Here, dat hierdie nog 'n aand van ware aanbidding mag wees, dat die Heilige Gees in ons harte mag inkom, soos hy het deur die week in die dae wat ons hier besoek het, in hierdie pragtige Angelus Tempel. En ons bid Hemelse Vader dat U hierdie plek sal seën en mag dit staan as 'n gedenkteken totdat Jesus kom. Die brei dra vir 'n vrou wat U geglo en U gedien het. Ons dank U vir al hierdie dinge, mag hierdie groot bediening wat sy begin het, nooit eindig tot die koms van die Here nie. Kry U die eer vanaand, Here, deur die siekes te genees en diegene hier wat U miskien nie ken in die vergifnis van hulle sondes nie. Mag hierdie die aand wees dat hulle U sal aanvaar. Skenk dit, Here, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag maar sit. In die naam van die Here Jesus Christus. Ek sien hulle het begin om 'n paar sakdoeke hierbo te sit. Elke aand probeer ek om te bid vir hierdie sakdoeke. En nou as jy nie jou sakdoek hierbo kry nie, en jy wil hê ek moet vir jou een stuur, dit sal nie 'n sakdoek wees nie, net 'n klein stukkie lint waaroor ek gebid het. Wel, skryf net vir my by my huis by Posbus 32 by Jeffersonville, Indiana. Enige mense, en ek stuur duisende van hulle uit per week, hulle gaan reg oor die wêreld. Nou, ek gee julle nie hierdie adres om na toe te stuur om julle te werf of na. Al hierdie goed is gratis, daar geen koste aan enigiets daarvan nie. Dis net om julle te help. Ons het nie enige radioprogramme, ons het niks, geen gebedel, niks om te verkoop nie. Die enigste ding wat ons wil doen is om julle te probeer help. En so as jy een van die sakdoeke wil hê, die doekies waaroor ons gebid het, en nou baie mense salp daar die doeke, wat goed is, enigiets wat God sal seën. Ek is beslis ten gunste daarvan. Maar as julle sal oplet in die skrifte, het Paulus hulle nooit gesalp nie. Hulle het hulle net van sy liggaam afgeneem, sakdoeke en voorskote en so. Die siekes is genees. Net gedink aan 'n getuienis wat ek 'n tyd gelede uit Duitsland gekry het. 'n Vroutjie het arthritis gehad en sy was in die rolstoel vir etlike jare. En dit was nogal oulik toe my Duitse kantoor dit vertaal het en dit vir my gestuur het, haar antwoordbrief. Sy het daardie doeke gekry en ek het daarop dat ons 'n gebedsketting het wat elke 3 uur om die wêreld bid. En dis dag en nag ononderbroken natuurlik. So toe het sy hierdie doekie geneem en dit op haar gesit en die mense na haar pastoor daar gehad en hulle het almal gebid en hulle sou. Sy het alles bely wat sy geweet het wat sy ooit verkeerd gedoen het. Sodra sy die doekie op haar vasgespeld gekry het, het sy gesê, nou jy meneer Duiwel, is jy klaar. En sy het opgestaan en oral begin rondhardloop en hy is uit die rolstoel uit, net so eenvoudig. Sy het gesê, nou meneer Duiwel, is jy klaar. Sy het begin loop, was reg, sien? Net ons probeer God so ingewikkeld maak dat mense hom nie kan aanraak nie. Dis hoe hulle dit mis. Dis so eenvoudig. God het dit so eenvoudig gemaak. Ek glo die skrif sê op een plek, selfs 'n dwaas sal nie dwaal nie. Dis so eenvoudig. En wanneer ons begin om dit ingewikkeld te maak, dan kom ons weg van hom af sien. Sy program is baie net. God woon onder sy mense in eenvoud. Die minste wat jy kan studeer of probeer uitdink, wel, moet dit nie doen nie, vat hom op sy woord soos 'n kind en gaan voort. Ek wil net vir 'n teks vanaand, die eerste fase van die 48ste vers van die 24ste hoofstuk van Genesis lees. En ek het my hoof gebuig en die Here geloof. Ons het nogal 'n moeilike dag gehad. Ons het 'n wonderlike tyd gehad onder by die ontbyt van môre en ons het net 'n wonderlike tyd van gemeenskap gehad. Mag God altyd daardie beweging, die Christensake seën, en ons het hulle lief. Hulle het 'n groot werk gedoen om die kerk te probeer help sien, om net soort van
soos ek dit sou noem as 'n plattelandse seun, ons het altyd die wa teen die heuwel opgeneem en ons sou, wat ons sou noem, die wiel wig. Hoeveel weet wat dit is om 'n wiel te wig? Ja, ek kan amper net my jas uittrek en in my hemsmoue preek vanaand. Klomp plattelanders hier, so om die wiel te wig. Wel, dis wat ek dink die Christen sakemanne doen, is om die wiel te wig. Net om die vrag te help vashou, soos die kerk dit teen die berg optrek. We've been speaking in the last 3 nights on Abraham. Ons het in die laaste 3 aande oor Abraham gepraat, en gisteraand het ons vir Abraham gelos bo op die berg saam met sy seentjie Isak, wat gespaar was van die dood. 'n baie pragtige prentjie van God die Vader wat sy eie seun offer. Hy het nie sy eie seun gespaar nie. En hoe dat God gehad het, die groot skepper Jehovah Jireh, 'n ram binne 'n oomblik in 'n oogwink geskep het. Nou die ram was nie daar toe Abraham die klippe gekry en hulle op mekaar gelê het nie. Of hy sou dit gehoor het, maar net toe hy gereed gemaak het om sy eie seun se lewe te neem, toe was die ram agter hom, wat bler met sy horings vasgehad in die ranke of die bosse, of wat dit ook al was, bo op die berg. En ons het bespreek waarom, hoe het daar die ram daar gekom? Wel, hy was ten minste 100 myl van die beskawing af tussen wilde diere. En die ram sou nie bo op daar die berg wees, waar daar geen water of gras was nie. So julle sien, hy sou moes wees dat God hom daar gesit het. Want hy is Jehovah Jireh, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. En hy is net soveel Jehovah Jireh vanaand as wat hy toe was. En as hy Jehovah Jireh is hy Jehovah Rapha, ook nog 'n verlossingsnaam, wat Jehovah is, die geneeser. Die name is die saamgestelde name van Jehovah, en hulle is absoluut onafskeidbaar. Hy is Jehovah ons skild, Jehovah ons beskermer, Jehovah ons banier, Jehovah ons geneeser, Jehovah ons offerande. En jy kan nie daar die name skei nie, want as hy op om Jehovah Rapha te wees, dan is hy nie Jehovah Jireh nie. En as hy steeds Jehovah Jireh is hy steeds Jehovah Rapha, beide verlosser en geneeser. En dan vanaand gaan ons die onderwerp neem van 'n tyd van besluit. En oorkant in hierdie 24ste hoofstuk kom ons nou af na die plek waar hierdie seun wat gespaar is op die berg, en 'n ram geoffer is in sy plek, God wat gespreek het dat hy sy eie seun sou offer. Toe het hierdie seun se moeder Sara gesterf, en die vader het oud geword. En daar was 'n tyd toe Abraham 'n besluit moes neem, en watter klas mense sy seun sou introu. En ek dink dis 'n goeie maatstaf vir die seuns van Abraham, om dieselfde ding te doen. Nou, hy wil nie hê sy seun moes met daardie Kanaanitiese vroue trou nie. Die tyd het aangebreek dat hy daardie besluit moes neem. En daar is tye waar ons gedwing word om 'n besluit te neem. Daar is tye wanneer ons gedwing word om ja of nee te sê. Dit kom vir ons almal. En Abraham het daardie tyd gehad wat hom getref het. Wie hy sou kies vir sy seun se vrou, want hy het geweet dat hy 'n beloofde kind was, en daardie bloedstroom moet skoon bly tot die koms van die Messias. Then he sent Eliezer, his faithful servant. And then Eliezer,
Toe het hy Eliezer sy getroue diensknegt gestuur en toe Eliezer die diensknegt van Abraham, wat sy oudste diensknegt en 'n getroue diensknegt was. En Abraham het Eliezer geroep en hom sy hand onder sy heup laat sit en sweer by die God van die hemel dat hy Isak nie met 'n Kanaanitiese vrou sou laat trou nie, dat hy na die Hebreërse familie sou gaan. Van Abraham se mense en 'n vrou kies. En toe Eliezer sy kamele bymekaar gemaak en die reis onderneem het, toe het hy by 'n punt gekom waar hy 'n ander besluit moes maak. En daardie besluit was of hy sy eie oordeel sou gebruik of hy God se oordeel sou vertrou. And that's going to come to each one of us before we leave this building tonight. En dit gaan vir elkeen van ons kom voor ons hierdie gebou verlaat vanaand. Vir al julle mense hier wat siek en beproef is, dis julle word gedwing na 'n plek. En Eliezer, nadat hy by die poort van hierdie stad gekom het, nou sou hy sy eie intellektuele neem om te probeer uitsoek. Miskien wat hy gedink het die geskikste vrou vir sy meester se seun se vrou sou wees. En so hy sy eie oordeel gebruik. Kon hy in die stad ingaan en rondkyk en die aantreklikste vrou vind? En wat hy gedink het sou sy eie ek die beste vir hom sou wees. En ek dink Eliezer het 'n groot besluit geneem toe hy gesê het hy sou God daarvoor vertrou. Now you're going to be forced to the same thing. Are you after these about Nou jy gaan gedwing word na dieselfde ding, is jy na hierdie omtrent 12 of 13 aande van voortdurende beweging van die Heilige Gees. Proving by his word, showing his visible signs that the Messiah Wat deur sy woord bewys, sy sigbare tekens wys dat die Messias geprofeteer is om te doen in hierdie dae voor die vernietiging van die wêreld, elke rigtingwyser wat daarna wys. En nou gaan jy vanaand vertrou, wanneer daar vir jou gebid word, jou eie intellektuele denke. En gaan jy dit aan God toe vertrou? Ek glo en ek vertrou dat jy dit in die hande van God gaan plaas. Maak nou jou besluit dat dit God se wysheid gaan wees wat jy gaan vertrou, nie jou eie denke nie. As jy dit sal doen, sal jy nooit verkeerd gaan nie. Partymal is God se wees so moeilik dat vir die menslike verstand om te begryp, jy net dink dat dit belaglik is. En geloof is belaglik vir die vleeslike verstand. Dis mal vir enige iets, behalwe God, en die een wat die geloof het. Dan deur geloof sien ons, glo ons dinge wat ons oë, ons verstand nie verklaar nie, net omdat ons dit glo. Redenasie, ja, dit sou nooit redelik reg wees nie. So ons kan dit nie uitredeneer nie. Om dit te bestudeer, ons sal net ons gedagtes verwar. En daar's net een manier om te doen, is om geloof te hê dat wat God beloof, God in staat is om te doen. Dit handel dit af. Moenie probeer sê, wel nou, hoe kan dit wees nie? Ons lewe in 'n moderne tyd. Hou dit uit jou gedagtes uit. Moenie eers die tweede gedagte neem nie. Neem hom net op sy woord. Jy maak daardie besluit net nou, dat dit wat God sê, kan God hou. Dis nie my besigheid om dit uit te vind nie, want as ek dit doen, dan werk ek in die
God beweeg nie in die kop nie, hy beweeg in die hart. Now we find out that Eliezer Nou ons vind uit dat Eliezer besluit het dat hoewel hy 'n goeie man was and he was on a great en hy mission, op 'n groot sending was and he was under oath. en onder eed Now was. when a man gets to Nou that wanneer place, 'n man it's by time daardie not to plek kom, use his own is dit brain. tyd om nie sy eie denke te gebruik nie. So he knelt down and began to pray and said, So hy het Lord, gekniel en begin bid en gesê, Here, if you have as blessed U my me in op the die way weg and geseën brought me en my here, hiernatoe gebring het, let it come to pass that the first damsel that comes from the city to laat get dit gebeur dat die water, eerste meisie wat uit die stad because it uitkom was om in the water te evening kry, time that they want dit was in die aandtyd wat hulle come out to uitgekom get het om hulle water te kry. And he said, if I go ask her for En a sy het drink, gesê, as ek haar see him water gaan asking vra om for te the drink, sign of God, sien hy vra vir die teken and van if she God. gives me a drink En as hy and vir said, my I'll water also gee en sê, water your ek sal ook jou camels, kamele water gee, that'll be the one that you have chosen. sal dit die een wees wat u Committed it gekies to het. God. Hy het dit aan God toe Let vertrou. it be your Laat choice, dit u Lord. keuse wees, Here. Oh, if we could only learn to be a O, trusted as ons net servant kon of leer God om 'n like getroue that, dienaar van God te wees soos that daardie, we could commit dat ons things dinge to aan God God. kon toevertrou. It's the most powerful thing that I know of is a committal. Dis die magtigste ding waarvan ek weet is 'n oorgawe. Laat jou weer oor aan die Here. Laat jou denke oor aan hom. If you're sick and the doctor As jy siek is en die dokters kan jou nie meer help nie, laat dan net jou saak oor aan God en tree op asof dit al reeds gedoen is. Iets sal moet plaasvind. It just can't keep from it. Because God Er is net is geen a keer daaraan nie, creator. want God is 'n skepper. The Word of God is a seed. And a seed is planted in the ground. Die woord van God is 'n saad And if that en 'n seed saad is word in die grond watered, geplant. En as daardie saad nat gemaak word, spruit dit uit in die lewe as dit 'n bevrugte saad is. Jesus said the Word was a seed. Then if Jesus het the gesê die seed woord has was 'n fallen saad. into your Dan heart, as die saad in jou hart geval het en jy sal daardie saad water gee met geloof deur te glo, it'll bring forth just after its kind. sal dit voortbring net volgens sy soort. You can put me on record. And after Ag, julle 30 kan my op years of rekord preaching, plaas en na 30 jaar van prediking I kan can ek say dit sê, this, that I have never one time sincerely dat ek nooit een keer opreg ooit vir God enigiets gevra en dit aan hom oorgegee het. Wat hy dit nie of vir my gegee het of vir my gesê het waarom hy dit nie kon doen nie. En as jy die regte verstandelike gesindheid sal inneem teenoor enige goddelike belofte wat God gemaak het, sal dit vervul. If you'll just simply say it's God's word, it's not for me to try As jy net to figure eenvoudig out, sal sê, dis that's God se woord, God's business. dis nie He's vir my om spoken dit te it, probeer that's all uitwerk nie, necessary. dis God se besigheid. Hy het dit gespreek en dis al wat nodig is. Sal iets gebeur. The success, if there has been any to the glory and honor of God, Die sukses as daar enige was tot die glorie en eer van God. have no Ek het education geen to be a geleerdheid preacher. om 'n prediker te wees nie. And God knows I'm not a healer. En God weet ek is But nie it's 'n just geneeser nie, taking God maar at dis His net word. He om God said op He sy would woord te do it. neem. Hy het gesê hy sou dit doen. Those visions is because Daardie the visioene angel is that omdat met die me engel wat my in ontmoet het charge en my hierdie opdrag of gegee het, this commission hy vir my hierdie dinge gesê. That's the reason He's never failed, and He will never fail. En dis waarom hy nog nooit gefaal het nie en hy sal nooit faal nie. Want dit was van God. 15 years. Hierdie is omtrent 15 jaar. And ever since I was about En little vandat over ek 2 omtrent years old, I 'n bietjie saw meer the as first 2 jaar vision. oud was, het ek die eerste visioen And gesien. there's been En literally daar was hundreds letterlik of them. honderde van hulle And not en nie one een het has al ever ooit failed. geval nie. And it never will, because it's God doing it and not man. En dit sal nooit, want dis God wat dit doen en nie die mens nie. As dit ek was, sou dit lank gelede weg gewees het. So as Eliezer
believed and committed So himself soos to God, Eliezer geglo en homself aan God then they oorgegee could have het, searched dan the kon hulle world. die wêreld deursoek het. They could have combed through every city or went to every house. Hulle kon elke stad And they gefynkam could het have of na never elke found huis toe a gegaan better het mate for en hulle kon Isaac nooit 'n beter maat than vir Rebekah Isak gevind was. het as wat Rebekka was nie. Even to this day, when Selfs tot vandag my toe old in my ou ritueel ritual that I use wat for ek marrying gebruik the om die people, mense te trou, gebruik I ek use dit. that. It's the old Wesleyan Methodist ritual. As Dis die Isaac ou and Wesleyanse Rebekah Methodiste lived ritual. happily Soos Isak together. en Rebekka gelukkig saamgelewe het, mag hierdie paartjie. They were sweethearts. And Hulle it was a type geliefdes. of Christ En in the dit was 'n church. tipe van Christus en die kerk. And you notice, after he'd just Julle let got op, through nadat hy dit so vas in saying sy it hart his gesê het, heart, finished his sy gebed prayer, klaar gemaak het, and here come the most lovely lady of all the land. A beautiful en hier kom young die mooiste Hebrew dame van die hele land, 'n pragtige jong Hebreëse meisie met 'n waterpot wat op haar heup onder haar arm sit, going wat afgaan. down, perhaps meditating on the goodness of God. Miskien mediteer oor die goedheid van And what was God she here on earth en for? waarvoor sy hier op aarde was. All of a sudden she went down into the spring and got the water up Net and eens het sy started back. afgegaan in die fontein en die water opgeskep en begin teruggaan en 'n gawe ou man wat daar gestaan het, het gesê, "Sal jy my net 'n bietjie water gee?" Would you not like to been standing there to felt the spirit Sou of julle the nie living graag God daar wou moving, gestaan het om die performing gees van die lewende God te voel beweeg, iets doen nie? And she gave him the drink and Sy het hom die also water drawn for gegee the en camel. ook vir die kamele opgetrek. And then the time came that she had to make a Toe decision. het die tyd gekom dat sy 'n besluit moes He neem. gave her Hy het vir haar armbande gegee en so voort en vir haar die storie vertel. Now look, the only thing that she had was a story of Abraham servant. Nou kyk, die enigste ding wat sy gehad het, was die storie van Abraham se diensknegt. Cometh by So net hearing. geloof kom deur die gehoor. She heard that Abraham had a son that was heir to all things that Abraham had. Sy het gehoor dat Abraham 'n seun gehad het wat erfgenaam was van alles wat Abraham gehad het. En hierdie geskenk was net 'n klein dingetjie, net 'n simbooltjie van die groot rykdom wat Abraham gehad het. That his son was going to fall heir to all of it. And she Dat sy believed seun the dit story. alles sou beerwe. And the En sy father het die and the storie mother geglo believed en die the vader story. en moeder het die storie geglo. And he said, now don't bother me now. Don't interrupt En hy het me. gesê, nou moet my nie nou pla nie, moenie die Here onderbreek nie, want ek is op pad en laat my die meisie neem en gaan. Of course, you know how that Natuurlik, made the julle mother weet hoe feel. dit die moeder laat Well, voel het. Sy het gesê, "Wel, laat ons net ten minste 10 dae wag." Laban, her brother, also said, just give her 10 days. Laban, haar to make broer, up het ook her gesê, mind. "Gee haar net 10 dae om haar besluit te maak." She's the one's going to have to make up her mind. Sy is die een wat haar besluit sal Give moet her maak. 10 days. Gee haar 10 dae. So the So die true ware servant, diensknegt, the model die servant, model diensknegt, het gesê, "Nee, let her laat go haar nou now." gaan. So they decided for Rebekah to make up her own mind. So hulle het besluit dat Rebekka haar eie besluit moes maak. You've got En to dis make wat up jy your vanaand own moet doen. mind. Jy moet jou eie besluit maak. You can't take the mind of what somebody else has said. Jy kan nie die gedagte neem van It's wat going iemand to be anders your gesê het nie. attitude towards the Dit gaan message jou that you gesindheid hear. wees teenoor die boodskap wat jy hoor. You can't take what if the Jy kan nie neem doctors wat turns you as die down, dokters jou he said weier you're nie. going to die. Hy het gesê jy gaan sterf. Nou jy moet of glo wat hy gesê het. Your mother says if you Jou go moeder down sê there to that as jy afgaan na Angelus daardie temple, Angelus get mixed tempel up with toe en all deur that mekaar raak met 'n stuff klomp they van got daardie there goed on wat hulle baptism daar of the het Holy oor die doop Spirit van die Heilige Gees en all al this hierdie religion, godsdiens. well, you're going to lose your mind. Maybe she Wel belongs to gaan some jy jou of the great verstand verloor. societies here. Miskien behoort sy aan maybe sommige your father van die groot discouraged. verenigings hier. Of miskien het jou vader jou ontmoedig.
individual have to make Maar jy up as 'n your mind. individu moet jou besluit maak. It's not what anybody else says, it's what you think. Dis nie wat enigiemand When anders you sê hear nie. the message. Dis wat jy dink wanneer jy die boodskap hoor dat Christus die siekes genees. It's your own attitude, your decision. Dis jou eie gesindheid, jou besluit. So they called in the young girl, Rebecca. So hulle het die jong meisie Rebekka And ingeroep perhaps the conversation en miskien was die was something gesprek like this. iets soos hierdie. Rebecca, we have Rebekka, ons het jou gevoed en jou groot gemaak na die beste van ons vermoë om 'n maagdelike meisie te wees. En jy is dit. But here comes a stranger among us with some evidence. Maar hier that kom there 'n is a vreemdeling onder rich ons man met 'n who's paar going to bewyse give to dat his daar 'n son ryk man all is these wat vir sy blessings. seun al hierdie seëninge gaan gee. Do you wish to go with him now, or do you wish to wait? Wil jy nou for saam met hom about gaan 10 of wil jy days vir till you omtrent make 10 up dae your wag mind? totdat jy jou besluit gemaak? Now remember, the servant said, I want to be on my way. O, onthou die diensknegt het gesê ek wil op my pad wees. God het my voorspoedig gemaak en ek is gereed om op my pad te wees. God moet nooit vir môre uitstel wat jy vandag kan doen nie. Dis hoe die boodskap is wanneer dit gepreek word. Julle hoor van 'n koning God wat sy seun Christus erfgenaam van alles gaan wees en ons het 'n klein voorsmaakie daarvan deur die Heilige Gees. Wat dink jy van hom? Het jy geloof in hom? Remember, she had to choose by faith. She had never seen the man. Onthou, sy moes kies met geloof. Sy het nog nooit die man gesien nie, maar sy moes kies met geloof en die woorde van 'n diensknegt. Dis soos jy sal moet maak, want dis die enigste manier wat daar is om dit te doen. God stuur sy diensknegte uit en hulle preek die woord. Geloof kom deur die gehoor. Wat dink jy daarvan? Dit hang van jou af om jou keuse te maak. Ek sou jou aanraai om dit nie uit te stel nie. Jy sê wel, ek wil nog altyd graag die Heilige Gees ontvang. Ek beter daaroor nadink. Moenie daaroor dink nie, hierdie is die tyd, dis die waarheid. Ek glo dat God my eendag sal genees. Solank jy dit in jou gedagte hou, is jy 'n verslaande persoon. God het jou 1900 jaar gelede genees. Nou is die dag van jou besluit. Wanneer jy die boodskap hoor dat Christus vir jou oortredinge deurboor is, jy deur sy wonde genees is dit nou die tyd om dit te glo. Jy moet ander besluite maak. Voor jy trou moet jy besluit oor watter meisie jy jou vrou gaan maak. Julle vroue moet besluit oor watter man julle man gaan wees. Jy beter dit nie te lank uitstel nie. Hy mag van plan verander. Dis die vrou wat 'n tyd gelede hier was. Sy het 2 mans gehad, hulle was albei goeie mans. En sy kon nie besluit met watter een sy sou trou nie, en sy het hulle albei verloor. So God wil onmiddellik optrede hê. As jy hom liefhet, laat vaar die res en neem hom. As jy sy woord glo, laat vaar die res en neem sy woord. Dis 'n tyd van besluit. Jy moet jou besluit maak. In politiek moet jy jou besluit maak vir wie jy gaan stem. Besluit op 'n motor, die familie moet besluit watter soort motor hulle gaan kry. Daar's baie keer wat jy gedwing word tot 'n besluit en jy is amper by daardie punt nou. Sonder vriend hier en in Radioland albei. Julle is nou by die plek. Wat gaan jy daarin doen? Jy sê, o wel, ek wil nie bid nie, my lewe is jonk en ek dink nie ek hoef dit nou te doen nie. Moet dit nie te lank uitstel nie. Hier 'n paar weke gelede, baie van julle in Radioland en hier is baie goed bekend met die storie van daardie vliegtuig
wat geval het bo in die oostelike state daar in New. En al daar die mense laat verdrink het, wat probeer het om onder deur die brug te gaan. Omtrent 2 weke tevore was daar 'n verhoor oor een of ander eiendom onderin in die Bowery. En hulle het 'n paar predikertjies daar onder gehad wat skaars hulle eie naam kon teken, nie geleerd nie. En 'n groot advokaat met die naam van Greenwald het net hierdie kereltjies se sake gewerk. Hulle het gesê, raak ontslae daarvan, wat kan julle daarin doen? Julle kan nie die plek verbeter nie. Maar hulle het 'n titelakte gehad, so hulle wou dit hou. Hulle het gesê, wat kan julle daarvoor doen, wanneer julle kwaliek julle eie naam kan teken? Ons het dit nodig vir iets anders. En die kereltjies het voorgekom en een van hulle het opgestaan en hy het gesê, meneer, dit is waar dat ons nie geleerd het nie. En ons kon nie die eiendom verbeter nie, maar die Here het ons gelei om daardie plek te kry. Die Here het vir ons gesê om dit te doen. En meneer Greenwald het opgestaan in sy woede en hy het gesê, ons het nie God hierin nodig nie. Ons sal niks daarmee te doen hê nie. Moet julle nie God hieroor inroep nie. Ons wil hom nie hierby betrek nie. 2 weke later het hy verdrink in die water in daardie vliegtuig wrak. Ek wonder of hy tyd gehad het of die Here toe daaroor wil inroep of nie. Sien, daar's 'n tyd wanneer jy gedwing word en wees versigtig wat jy sê. 2 years ago, I was in Phoenix, Arizona. 2 jaar gelede was ek in Phoenix, Arizona, en meneer Brown, baie van julle ken hom, meneer Young Brown, Project Moore se medewerker. Ons het 'n goedkoper hotel probeer kry. Ek glo nie dis, ek beter dit nie sê nie. Wel, ek het begin, ek kan net sowel voortgaan. Ek glo nie dis goed nie, en ek glo nie dis alles reg. Ek sê nie, hy is nie 'n Christen nie, maar ek dink nie dit is gepas vir Christen om die beste te probeer hê nie. Ek raak so siek en sat om mense te hoor sê, ek sal nie na daardie plek toe gaan nie. Ek het nog nooit die plek gesien waar ek nie vir die Here kon gaan nie. Geen nie om waar dit sou wees nie. Of dit nou 'n sendingstasie is, of dit nou is waar dit ook al mag wees, ek gee nie om nie. Ek dink nie ons moet probeer om 'n klomp skyngeloof aan te sit nie. Wat ons noem die wêreld se uitdrukking grootdoenerig te wees nie. Ek dink nie ons behoort dit te doen nie, Christene. Dis nie gepas vir 'n Christen nie. Ons Here het nie eens 'n plek gehad om sy hoof neer te lê nie. Hy het geen huis gehad om in te woon nie. Soos ek vanmôre gesê het, my seentjie het vir my gesê 'n paar weke omtrent 'n week voor ek afgekom het na Kalifornië. Hy het op die rusbank gelê en opgekyk na die foto van Jesus. En hy het gesê, Jesus se boot. Hy hou so baie van visvang. Ek het gedink, nee, toe hy die evangelie verkondig het, moes hy 'n boot leen. Maar hy is die kaptein van die ou skip van Sion. Klomp aansittery, ons het dit nie nodig nie. En die kerk wat gaaf was, het my in 'n deftige hotel gesit. Ek het nie eens geweet hoe om die vurke by die tafel te gebruik nie en al daardie goed wat daar lê. En ek moes iemand anders dophou om te sien watter vurk hulle sou optel. Ek het nie geweet hoe om dit te gebruik nie, en ek wou daar uitkom en ek het vir my 'n goedkoop hotel probeer kry. En ek het in die dorp rondgery en ek het gesê, broer Brown, stop daar en ek sal oorgaan langs die straat en ons sal vir jou wag. Hy het gesê, ek het gesê, vra hulle of hulle kamer het. En dit het gelyk so 'n soort van 'n 3de of 4de klas hotel. En so het hy soontoe gegaan en binne 'n paar oomblikke het hy oor die straat aangehardloop gekom en hy het die straat onwettig oorgesteek. Ek dink dis wat julle dit hier buite noem en betaal $15 daarvoor. Maar hy het die straat onwettig oorgesteek en daar was 'n polisiemannetjie wat daar oorkant gesit het. O, Christus, hy het hom uitgeskel.
En hy het gesê, waar kom jy vandaan in elk geval? And Brother Brown, just about like myself, En broer Brown net omtrent soos ek kan nie goed praat nie en hy het gesê, ek's van Louisiana. He said, "Do you Hy het gesê, mean bedoel that they jy let dat you hulle jou jaywalk onwettig oor die in straat laat Louisiana?" loop in Louisiana? And he said, En hy het "Just gesê, walk anywhere loop you net want to." oral waar jy wil. So he said, So hy het gesê, walk oor die across the straat street. loop, He said, gesê yes. ja, He said, hy het "You're gesê, jy lying." lieg. Mr. Moore said, "No, I'll vouch for him." Meneer Moore het gesê, nee, ek sal hom beaam, gesê, ons kan enige plek loop, wat jy wil in Shreveport, waar ons woon, solank jy net jou verkeer dop. Oh, and that little policeman got, En daardie polisieman het arrogant geraak. and En Mr. meneer Brown het said, gesê, "Sir, meneer, ek I'm vertel only jou telling net die you the waarheid. truth." He said, Hy "You gesê, did jy that het dit just to act smart, gedoen because net you seen om me moedswillig on te the wees, corner want and jy know het I my was a op die hoek policeman. gesien en You geweet know, one ek was 'n of these little polisieman. fellows wants a feather. Julle weet een van hierdie kereltjies wat 'n veer in die hoed wil hê. So het gesê, jy is net moedwillig, ek gaan jou daar uitdruk en jou in die tronk sit. He said, "Mister, you can put me in jail if that's your rules." Hy het gesê, meneer, jy kan my in die tronk sit as dit jou reëls is, maar gesê, ek's 'n prediker van die evangelie. Hy het gesê, ek lieg nie, ek's eerlik. As ek geweet het, jy moet dit nie doen nie, sou ek dit nie gedoen het nie. En hy het gesê, maar ek het nie van beter geweet nie. Oh, and he got real nasty about it. And I told him I was a minister. O, en hy het baie vies geword daaroor. There's two more ministers En ek het vir hom gesê, ek was 'n prediker, meneer Moore was 'n prediker, en daar was nog 2 predikers in die motor. O, hy het toe regte krieg geraak, predikers, wetsoortreder. And I said, "We're not Ek het gesê, ons is nie wetoortreders nie, meneer. Ek het gesê, ons is eerbare manne wat die evangelie verkondig. And something said to me like this. Be not deceived, for En God hy is not iets het vir mocked. my gesê soos hierdie, moenie dwaal nie, want God word nie bespot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. I just quit talking to the fella, held my head down and Ek het net opgepraat met die kerel, my kop laat sak en hom laat voortgaan, totdat hy al die stoom uitgeblaas het. He threatened us En and toe het hy everything else. ons en al die res gedreig. En natuurlik, dit is voor 'n regter gebring en die man het bewys dat hy nie van beter geweet het nie. En ons was maar net 2 dae daar. En ons was hy het daar buite gewoon in die een van daardie 6 strate ver buite Kings Court. Or something like that. And he didn't know any different. Of so iets en hy het nie van beter geweet nie. Maar die polisieman het hom vieslik gewees. Maar julle weet, die Bybel het gesê, moenie my gesalfde aanraak nie. Ek het gesê, wel, jy het die kamer gekry, broer Brown. Gesê, hy het nie ingegaan nie. And I said, "Well, I'll go Sê, back." wel, ek sal teruggaan. And we started driving out. En ons het begin uitry en ek het hulle teruggeneem na hulle plek omtrent 6 blokke ver of 'n bietjie verder. Come back around. En ek het net betyds teruggekom om te sien dat die man probeer om 'n man te ry wat regs gedraai het en is onder die wiele vergrys. Ek het my motor gestop en afgetrek om seker te maak dat dit die polisieman was. En dit was. Hy het onder 'n vragmotor ingery wat regs gedraai het, polisieman se fout. Sy bande laat gly en reg onder die groot wiele van daardie trok ingegaan. Daar was hy vergrys, bene gebreek, arms gebreek, kon nie skree nie. Hy was bewusteloos. Hom uitgetrek. I stood there and I thought, now what? Ek het daar gestaan en ek het gedink, nou, wat daarvan? See, you get sometimes in a tight place. Be sure you make Sien the jy right beland partymal op 'n decision. moeilike God, plek maak, everything that seker you jy do. maak die regte besluit. Sit God in alles wat jy doen, maak jou besluite. There's sometimes maybe when you have Daar some money partymal that you miskien want to wanneer jy 'n bietjie geld het wat jy wil Perhaps wegsit. maybe you and your Miskien wife het jy en jou saved vrou up dalk money geld gespaar en het God genoeg enough geld om money weg te to sit put away to om kind of soort van take vir care julle of te you in sorg your in julle ou old dae. days. That's all right. That's a legitimate thing to do. Dis alles reg, dis 'n wettige ding om te doen, maar dan miskien, wat as die tyd kom wanneer jy dit moet wegsit? Jy moet 'n besluit maak waar jy dit sit. Nou, wat as ek na jou toe sou kom en sê, hier's 'n plek waar jy dit hier kan insit, wat 'n een van hierdie swendelaars is. Julle weet maar, oornag ryk word, sit dit daar en dis 'n kans. You'd say, no, sir. I won't put my money in such a place. So sê, nee meneer, ek sal nie my geld in so 'n plek sit nie, want dis net 'n nuwe ding. But what would you look for to find a place to keep the money that Maar waarna sou jy soek om 'n plek te vind om jou geld te hou wat jy geweet het as jy dit verloor het, jy waarskynlik op jou ou dag buite op straat sou bedel. But with this money, if you put it in the right place, you'd have a security of your Maar old met age. hierdie geld, as jy dit op die regte plek sit, sou jy 'n sekuriteit van jou ou dag hê. Find the
Weet julle wat julle sou doen? Jy sou die beste ou betroubare maatskappy vind wat julle kon vind en julle geld belê. Sekerlik, want julle wil nie op straat wees op julle ou dae nie. Julle sou vinnig besluit, hoewel dit nie soveel dividende betaal het nie, tog sou julle geld veilig wou hê. If you think that much about your old age and your life here, what about eternal life? What about the life? As julle soveel dink oor julle ou dag en julle lewe hier, wat van ewige lewe? Wat van die lewe waarin julle hierna moet lewe? Julle is the people today is something like Eliezer. Die mense vandag het iets soos Eliezer. Daar is baie vroue in daardie stad en jong meisies vir hom om uit te kies, maar hy het nie sy eie keuse geneem nie. He trusted God's choice. He took the one that had a supernatural. Hy het God se keuse vertrou. Hy het die een geneem wat 'n bonatuurlike teken gehad het, 'n antwoord op gebed, onderworpe aan die Here. And today you want to find a place to put your money. En vandag wil jy 'n plek vind om jou geld te sit. Partymal wil jy vandag 'n plek vind om jou lidmaatskap in te plaas, 'n plek waar jy kerk toe wil gaan. And there's plenty of churches to go to. There's plenty of forms of religion to go to. But you've got to make a choice. En daar's baie kerke om na toe te gaan, daar's baie vorms van godsdienst om na toe te gaan. Maar jy moet 'n keuse maak of jy jouself gaan onderwerp aan 'n geestelike kerk of 'n formele kerk. Jy moet jou besluit maak. Jy moet die pad volg saam met die kerk wat Jesus verordeneer het op die dag van Pinkster, of jy moet sommige van hierdie mensgemaakte geloofsbelijdenisse neem wat ons vandag in bid. Jy moet jou keuse maak. Jy mag dink dis 'n bietjie verag, maar dis betroubaar as dit nie was nie. So Christus dit nie verordeneer het nie. As dit nie so was nie, sou Paulus nie die Heilige Gees ontvang het nie. So al die apostels nie die Heilige Gees ontvang het nie, want die God van verlossing het gesê, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Net soos Eliezer daardie teken op die meisie dopgehou het, sal jy die teken van die kerk moet dophou. Want Jesus het gesê, ek gee nie om wat die mens gesê het nie. Ek weet mense sê, daardie dae van wonderwerke is verby, al hierdie goed is verby en is vergange dae, dis nie meer nie. Nou jy moet 'n keuse maak. Jesus het gesê, laat elke mens se woord alleen wees en myne die waarheid. Now you've got to make up your mind. You've got to make a choice. And this may be your last time Nou to make jy a moet jou choice. besluit maak, jy moet 'n keuse maak en hierdie mag jou laaste keer wees om 'n keuse te maak. Môre mag te laat wees, God mag jou gekies het vir ewige lewe. But if you don't make up your mind and accept it, Maar as jy nie jou besluit somebody else maak will en take dit your place. aanvaar nie, sal iemand anders jou plek inneem. Miskien sal môre daardie tyd wees. God mag hierdie hele ry rolstoele hier wil leegmaak vanaand. I know he does. He may be, Ek weet hy I wil, know he wants hy mag to wees. heal every Ek weet hy sick wil person elke here. siek persoon hier genees. Vanaand sal julle keuse moet maak. Jy sê, wel broer Branham, jy gaan môre aan te gebedsry hê. Let that be for somebody else. You must Laat dit make vir up iemand your mind anders wees. quick. Jy moet jou besluit vinnig maak. What did Rebecca say? She said, I'll go now. Wat het Rebekka gesê? Sy het gesê, ek sal nou gaan. Prys God. Dis wat ons wil doen. Nou is die uur. Nou is die tyd vir die besluit. God has been here this week, moving all kinds of signs God and was miracles hierdie and week en het promises he allerhande can tekens fulfill. beweeg en wonderwerke en beloftes wat hy vervul het. Nou wat gaan jy daarin doen? Dit hang nou van jou af om jou besluit te maak. The time of decision comes for all. Tyd van besluit kom vir alle mense. En wanneer? You want something that you can rely on. Jy wil iets hê waarop jy kan staat maak. Jy wil beslis. Wel as jy kan staat maak, waarop sal jy liewer staat maak? 'n Geloofbelijdenis wat een of ander man opgemaak het? Or rely on the Bible. Staat maak op die Bybel, die geskrifte van die apostels en Jesus Christus. I believe that the Holy Spirit that Jesus said would come upon Ek the glo dat die Heilige apostles. Gees wat Jesus gesê het op die apostels sou kom en sou kom op wie ook al dit sou glo, die skape van ander kuddes. I believe that that same Holy Spirit Ek glo dat daar dieselfde Heilige Gees jy daarop kan staat maak en dit sal in jou lewe voortbring net soos dit in hulle lewe het. Now would I want to meet God? Nou,
So ek God wil ontmoet, so ek hom wil ontmoet, so ek waag om hom te probeer ontmoet met enigiets minder as dit. Vandag het ons baie mense wat sê, ek glo dat jy nie noodwendig die Heilige Gees hoef te ontvang nie. Jy moet of jy's verlore. Die geseënde maagd Maria, so sy die moeder van God genoem word, as Heilige Gees doop is so noodsaaklik om aan die kerk van die lewende God te behoort, en dit het geen denominasies nie. Ek was 50 jaar in die Branham familie en hulle het my nooit gevra om by die familie aan te sluit nie. Hoekom? Ek is 'n Branham gebore. Dis hoe jy 'n Christen is, jy word gebore in die kerk van die lewende God. Jy word nie aangesluit of word ingedoop of ingeskit nie, jy is of ingeneem met 'n brief nie, maar jy word gebore met die nuwe geboorte. Dis my besluit, want Christus het gesê, as 'n mens nie wedergebore word nie, kan hy nie in die koninkryk ingaan. En as God vereis het dat Maria, die geseënde maagd, lees Handelinge 2, voor Maria in die koninkryk wil ingaan, moes sy opgaan in die bovertrek. Sy moes daar wag soos die res van hulle het, nie totdat een of ander prediker gekom en haar naam op die boek geplaas het nie, of nie toe daar een of ander soort nagmaal gegee is, of iemand haar hand geskit het of vir haar 'n brief geskryf het vir haar kerk, soos ons vandag maak nie, maar daar het uit die hemel geluid gekom soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En hulle het uit daardie kamers uitgegaan en in ander tale gepraat, so gevul met die Heilige Gees, totdat hulle gesteier het soos dronk mense. Die Bybel het so gesê. En as Maria daardie soort godsdiens moet gaan kry om in die heerlikheid te wees, sal jy nooit met minder as dit daar kom nie. Maak 'n besluit, wat gaan jy daarin doen? Dis jou tyd van besluit. Toe die verlamde man by die poort gelê het, was verlam in sy voete vir jare. Toe die apostel Petrus en Johannes deur die skone poort gegaan het, was daar 'n man wat verlam was, wat vir jare soontoe gedra is, en hy het 'n almoes gevra en sy oë gefestig op Petrus. Hy wat die woordvoerder was, 'n ongeletterde man, nie in staat om sy eie naam te teken nie. Die skrif het gesê hy was beide onkundig en ongeleerd. Ek veronderstel hy was nie veel om na te kyk nie. En soos hy deur die poort gegaan het, het hy gedink, miskien mag hierdie ou visserman 'n ekstra muntstuk hê. En hy het sy bekertjie opgelig. En Petrus het na hom gekyk, hy het gesê, silwer en goud het ek nie. Hy kon nie in 'n baie goeie hotel gebly het nie, kon hy? Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit sal ek met jou deel. Gesê, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Wat as die man sou sê, maar wag 'n bietjie meneer, jy verstaan nie my geval nie, dis anders. Het ek nie dit vir 40 jaar probeer doen nie? Ek gebore is uit my moeder se skoot, was ek krepeel? Dit mag deur sy gedagte geflits het, maar hy moes 'n besluit maak. Sou hy luister na wat Petrus gesê het? Was dit die waarheid? Was daar iets omtrent die man se stem wat oortuigend was? Hy het van haar Jesus van Nasaret gehoor. Hy het gehoor dat hy 'n groot man was en Jesus het deur daardie selfde poort gegaan. Maar nou moes hy 'n besluit maak of hierdie man geweet het waarvan hy praat of nie. En toe hy besluit gemaak het, het hy, Petrus, hom aan die hand beet gekry en hom opgelig en sy het hom 'n rukkie regop gehou totdat sy bene krag gekry het en hy het geloop, gehop, gespring en God geprys. Hy het die regte besluit gemaak. Jy moet 'n besluit maak. Kan jy voel en sê, is my hart beter? Is my maag nie so erg soos dit was nie?
kan ek my vingers net 'n bietjie meer beweeg. Don't think about that. Nie daaraan Make your dink nie, decision maak jou that Christ besluit dat heals you and that Christus jou settles it, genees and you're en dit well. handel dit af en jy is gesond. What if a farmer went and planted a great big wheel of wheat? Wat as 'n boer gegaan het en 'n eislike groot land koring geplant het en elke oggend het hy daar uitgegaan en al daai koring opgegrawe om te sien of dit gaan opkom of nie. Solank as wat hy aanhou om die saad op te grawe, sal dit nooit groei nie. Elke keer wat jy dit opgrawe, vertraag dit nog 'n dag. Keer wat jy na jou simptome kyk, vertraag dit jou ook in jou genesing. Die boer vertrou net die saad toe aan die grond. Hy kry die beste saad wat hy kan kry, sit dit in die grond wanneer hy het 'n besluit geneem. Hy wil 'n oes hê. So hy gaan en kry die beste saad wat hy kan kry. Nou, hy sou nie baie geloof in 'n oes wat gemeng kan wees met stinkblare en witkop en madeliefies en sopoorts nie. Hy sou nie veel geloof in daardie soort saad hê nie. As hy die beste saad het wat hy kan koop, 'n kragtige saad, 'n baster, en hy sit dit in die grond, hy vertrou dit net toe aan die grond en kyk nie meer daarna nie. Dit hang van God af om vir die res daarvan te sorg. And the best seed I can find is the Word of God because it's eternal. Die beste saad wat ek kan vind is die woord van God, want dis ewig. Vertrou dit net toe aan jou hart, nie aan jou kop nie. You'll keep digging it around, turning it around, saying, well, if Dr. So-and-so said Jy sal aanhou om dit om te spit, dit om te keer wat sê. Wel, as dokter so gesê het, my pastoor het gesê, daarvan wonderwerk is verby. Sit dit in jou hart, los dit uit, begin optree asof jy alreeds jou oes gehad het. Kry al jou sekels skerp. Get ready to go into the field. Maak gereed om in die land in te gaan. Moet dit nie elke oggend opgrawe nie, los dit net daar. As dit kiemkragtig is, sal dit werk, sal dit 'n oes laat voortkom. Dit is nie. Look here, if I ask tonight of cancer cases, blindness, cripples. Kyk hier, as ek vanaand so vra van kankergevalle, blindheid, krepeles, verlamdes, mank, allerhande siektes by die 10.000e word genees. It'll work if you put it in the right place. Dit sal werk as jy dit op die regte plek sit, maar as jy dit op die rak sit, sal dit nooit van enige nut wees nie. Het Jesus nie gesê as 'n koringkorrel nie in die grond val en verrot nie? As jy daardie koring kan neem, dit nie probeer omdraai en daarna kyk en daaroor raai nie, dit net in jou hart toe vertrou en daarvan vergeet. Dis jou besluit dat God die res daarvan sal neem. Now, just in closing, I'd like to say this. Nou, net ter afsluiting wil ek graag dit sê. Oor ons klein onderwerpie vanaand, die besluit Eliezer. Het julle opgelet toe hy gekom het? Now, Isaac was a type of Christ. Through Nou Isak come Christ. was 'n tipe van Christus. Deur Isak het Christus gekom. Then Rebecca was En a toe type was of the Rebekka church. 'n tipe van die kerk. Did you notice? The bride and Eliezer found Rebecca Het julle opgelet, in the die evening bruid time. en Eliezer het Rebekka Sign was gevind in die performed aandtyd. in the evening Die time. teken is in die aandtyd gedoen. That's the time we're living in. Dis die tyd waarin ons lewe. Trust Ek that you vertrou get dat this. julle dit sal begryp. It was in the evening time. When Rebecca came out, Dit was in die led aandtyd toe by the Rebekka Spirit. uitgekom het, gelei deur die Gees. Do you believe that? Glo julle dit? Hoe How anders sou otherwise sy would she gekom have het? come? There might have Daar been mag many before. baie voor haar gewees het. But she was led by the Spirit in the evening time. And Maar sy is gelei deur die Gees in die aandtyd en Eliezer, die boodskapper, die prediker, die ware diensknegt van sy meester, is in die aandtyd gelei. And the true servant had left his creeds and things behind him. En die ware diensknegt het sy geloofbelijdenisse en dinge agter hom gelaat en hy het sy besluit gemaak dat hy God sou vertrou in die aandtyd. Wonder waarom daardie Rebekka voor enige van die ander meisies gekom het. Did you know that Rebecca and Isaac was blood relation? Het julle geweet dat Rebekka en Isak bloedverwante was, Jesus Christ neef en niggie? blood relation En die bruid van Jesus Christus is bloedverwant aan hom, 'n bloedgekoopte bruid. No wonder she was Geen led wonder by sy the is gelei deur die Gees nie. Daar was 'n verbinding wat by mekaar gekom het. Daar was 'n eenwording wat by mekaar gekom het. That's the
Dis waarom ek vandag dink dat die wedergeborenes, die Heilige Gees, vervulde mense verbind is met God en gelei word deur die Gees van God. Dis waarom hulle so eienaardig optree vir die mense. Hulle het hulle besluite gemaak, hulle gaan uitgaan, ongeag of die res van hulle nie uitgaan nie. En hulle gaan in elk geval. Ek hou daarvan. Geen nie om of hierdie een loop of daardie een loop nie. Ek gaan in elk geval loop. Ek gee nie om of hierdie as wat hulle sê nie, ek nie. Hulle my enigiets noem wat hulle wil. Ek gaan in elk geval. Hoekom? Die lewe is in die bloed. En die lewe is in die kerk, die Christen wat wedergebore is deur die Gees van God. Dis die Gees van die lewe, bloedverwant van Christus. Die Gees van Christus in die bloed van Christus, wat 'n kind van Christus, die saad van Abraham lei. Dis hoekom hulle eienaardig bewees, dis waarom die wêreld so snaaks van hulle dink. Rebecca, hardly knowing what she was doing, yet she watered. En nou Rebecca wat skaars geweet het wat sy gedoen het, tog het sy dieselfde dier water gegee, die kameel, wat haar na haar bruidegom, na haar man, haar minnaar toe moes neem. En 'n pakdier in die Bybel stel altyd 'n mag voor. Soos die dier wat uit die see opgekom het in Openbaring, dit was 'n mag wat opgestaan het onder die mense. En hierdie dier is water gegee. Rebecca wat dieselfde dier water gee waarop sy gerei het, wat haar uit haar plek hier uitgeneem het, na haar nuwe tuiste toe. Is die tipe van die kerk vandag wat dieselfde Heilige Gees water gee en seën, wat dit gaan opleg en dit na sy nuwe tuiste toe gaan neem. It's praising and blessing and watering with thanksgiving. Die kerk wat loof en seën en water gee met danksegging vir die Heilige Gees wat die woord na julle toe gebring het. The camel packed the messenger. Die kameel het die boodskapper gedra, Eliezer, die ware boodskapper wat gesoek het na 'n teken na die vrou wat hy sou neem. Dit was God se keuse, want hy sou kyk vir die bonatuurlike. Ek vertrou dat julle dieselfde ding doen, kyk vir die plek waar die tekens volg. Dit was die enigste verskil wat jy kon maak tussen Moab en Israel. Wel, fundamenteel was hulle albei reg. Fundamenteel was Kain en Abel albei reg. Kain het gebou, kerk, Abel het 'n kerk gebou. Kain het 'n offer gebring, Abel het 'n offer gebring. Kain het aanbid, Abel het aanbid. So as jy kerk toe gaan en geloofsbelijdenis hê, aanbid en inbetaal offerandes maak, as dit alles wat God vereis, was hy onregverdig om Kain te vernietig. Maar daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n mens. Abel het die openbaring gehad. En kyk hier nou wanneer daar dieselfde groep, kyk na hulle, hoe Kain se mense en toe Set se mense, dood van Abel en die koms van Set, die dood en opstanding van Christus was. Kyk hoe daar die twee geslagte loop, daar die twee strome bloed. Die kant van Kain het slim manne geword, wetenskaplikes, geleerdes. Die ander kant was nederige klein boere. Hulle het yster getemper en metaal gemaak en groot bouers, wetenskap, baie godsdienste. Gaan nog steeds so aan. Sien hoe dit is. Geen wonder Jesus het gesê dit sou die einste uitverkorenes mislei indien moontlik nie. Kyk na daardie twee bome wat opkom deur Eden. Hier kom hulle oor na Israel, 'n ou klein groepie mense wat nie almal gedenomineer was nie, net rondgedwaal, tentbewoners. En hulle het soontoe gekom en gestop by die voet van die land en hulle broer Moab gevra, 'n gelowige in God, of hulle net deur die land kon gaan. Hulle sou geen kwaad doen nie, hulle wou net 'n veld te hou, dit was al. En hulle sou hulle geen kwaad doen nie. En gesê die beeste bietjie gras oplek, sal ons daarvoor betaal. Hulle enige water drink, sal ons daarvoor betaal. Maar hoe het gegaan en die biskop uitgeroep en gesê, nou kom 'n bietjie hier, jy moet so toe gaan en hulle vervloek. So hulle het hom teen die heuwel opgeneem en vir hom die slegste deel van Israel gewys. En kyk, Bileam het gesê, bou vir my 7 altare. Dis presies wat in Israel was, fundamenteel reg.
Put me 7 clean sacrifices upon them. Sit vir my 7 rein offers op hulle, presies wat in Israel was, net onder die hemel. En sit 'n ram op elkeen. Wat het dit voorgestel? Hy het gepraat van die koms van Jesus. Albei van hulle het dieselfde een. Fundamenteel net so reg as wat die ander een reg was, fundamenteel gesproke. Maar wat het hy nie gesien nie? Hy het nie die geklank van die koning in die kamp daaronder gehoor nie. Hulle het 'n geslaande rots gehad, het 'n vuurkolom gehad, 'n bonatuurlike teken, hulle het dit nie gesien nie. Dis wat fout is met die wêreld vandag, hulle sien dit nie. O nee, William het gesê, wel sekerlik, hulle het allerlei slegte dinge gedoen, wat? Maar hulle het nie daardie geslaande rots vooruit sien gaan, wat die hele tyd 'n versoening vir hulle gemaak het nie. Dis wat vandag is, hulle sê Pinkstermense, hulle wat skree en aangaan, dis dieselfde soort wat hulle gehad het in die Nuwe Testament, op die dag van Pinkster, het hulle dieselfde soort dinge gehad. Daardie mense praat in tale en hulle het vir die siekes gebid, hulle het goddelik geneesing gekry. Ek weet van die slegte goed wat hulle gedoen het. O ja, die ander kant het ook 'n klomp daarvan gedoen, maar jy hoor dit net nie. Hy het nie daardie geslaande rots en daardie tekens, die bonatuurlike tekens gesien nie. En hy kon dit nie vervloek nie. Elke keer wat hy probeer vervloek het God dit geseën. Jy kan dit nooit uitdoof nie, dis God se boodskap. Dit sal brand totdat Jesus kom, sekerlik. Dit sal. En so het sy die kameel water gegee, die dier die krag wat haar huis toe, na haar nuwe huis toe moes neem. En nog 'n ding, het hulle opgelet, toe sy nou soontoe gegaan het as bloedverwant, het sy dit net in geloof geglo. Enigste ding wat sy gehad het, was 'n diensknegt se boodskap. Dis al wat julle miskien het, my boodskap. Ek wil 'n ware diensknegt van die woord wees. Die seëning is vir jou, hulle is joune. Ek weet dis nie gewild nie, maar ek gee nie om oor gewildheid nie. Ek wil eerlik wees teenoor my meester soos Eliezer was. Ek wil 'n duidelike besluit van julle hê soos Eliezer. Kom uit en sê vir my of julle dit glo of nie. En ek wil 'n duidelike besluit hê, 'n ware diensknegt vereis dit. As jy dit maak, tree dan so op, sien, gaan voort, gaan oor tot die daad, kom, gaan saam. And when they got over there close to the land where she was to see her. En toe hulle daar oor kan gekom het naby die land waar sy was om haar minnaar te sien. Sy het hom nog nooit gesien nie, maar luister, die Bybel het gesê dat Isak weggedwaal het van die tent af en buite in die veld was. Weet julle, die kerk kan Jesus nie in die hemel ontmoet nie, dit gaan hom in die lug ontmoet. Hy het nou al reeds weggedwaal van die Vader se huis af, glo ek. He went out to meditate. And all of a sudden, he lifted up his eyes. Hy het uitgegaan om te mediteer, en met eens het hy sy oë opgeslaan en hy het hierdie kameel sy bruid sien bring. En let op, dit was weer in die aandtyd, teen die aand, die sonsondergang. Hierdie boodskap het gereis van die ooste af al die pad na die weste, en ons op die Weskus net nou. Dit kan nie enigstens verder gaan nie, dit sal weer teruggaan na die ooste. Dis aandtyd. Dis aandtyd in die beskawing. Hulle het bly byt en aangegaan en neem. Hulle het 'n atoombom van die boom van kennis afgebyt. Wat gaan hulle daarmee maak? Hulle self vernietig. Beskawing is aan die einde. Die kerk is vol geloofbelydenisse en gedenomineer en verdraai en omgedraai en allerlei soorte ismes en so voort totdat dit aan die einde is. Menslike lewe is aan die einde, wel hulle het geen respek meer vir mekaar nie. Everything seems to be at the end. En moederskap is aan die einde. Alles blyk aan die einde te wees. Wat is dit? Dis aandtyd. Dis die tyd wat die kerk huis toe gaan en Isak is op sy pad. En sodra Rebekka hom gesien het, het sy daardie mooi oë op hom geflits, sy het die sluier oor haar gesig gesit en van die kameel afgespring en hom tegemoet gehardloop. Dit was liefde met die eerste oogopslag. Het haar gesien en het hy haar lief gehad, haar in sy vader se tent in die bruilofsmaal ingeneem. O, ons is in die aandtyd. Het jy al jou besluit gemaak? Het jy alles ten volle oorgegee aan Jesus Christus? Is hy jou koning, jou verlosser, jou geneeser? Hy is die een, jou minnaar, die een waarna jy soek.
Ten volle besluit. As jy jou besluit geneem het, jou besluit gemaak het, jou besluit daaroor geneem het, God seën jou. As jy nie jou besluit geneem het nie, doen dit net nou, maak jou besluit. Kom ons bid. Oh Lord, it's truly evening time. But you promised that the evening Here, dis waarlik aandtyd, would be shining maar in U het the beloof evening dat die time. aandligte sou skyn in die aandtyd. It'll be the same light that showed in the morning. For it's the Dit sal same dieselfde sun, lig wees wat in die oggend gewys het, want dis dieselfde son, speaking. meganies gesproke. And it's the same Son of God, spiritually speaking. En dis dieselfde seun van God, that geestelik showed his gesproke, great light wat sy upon groot the lig church gewys that het he op 'n kerk wat hy ordained on the day of verordeneer het Pentecost. op die dag van Pinkster. That same Son of God, His light is shining upon the Western people in the Daar evening dieselfde time. seun van God, sy lig skyn op die westerse mense in die aandtyd met nog 'n Pinkstergroep gelowiges. Oh God, we know they're mixed up and called Baptists, Presbyterians and Lutherans and so forth, but they're O God, Pentecostal. ons weet hulle is Syrians. deur mekaar in Baptiste, Presbyteriane, Lutherane en soorts genoem. That's the bride Maar hulle that het you're coming Pinkster after. ondervind. Hulle is u kinders. Dis die bruid waarvoor u kom. En dis net omtrent tyd vir haar om te gaan. God grant tonight that out God in skenk radio vanaand dat hulle land, buite in radioland of in hierdie sigbare gehoor, as daar if there are diegene hier those is, here or out there that have not yet made a decision, may this be their hour of decision. of daar buite wat nog nie 'n besluit gemaak het nie, mag hierdie hulle uur van besluit wees, dat hulle alles van die wêreld sal uitverkoop, All their al hulle lusts welles and en their hulle modes, passions and their pride and just sell completely out and say, now Holy Spirit, take me. en hulle trots en net heeltemal uitverkoop en sê, nou Heilige Gees, neem my, gebruik my net en plaas u geloof in my hart. And let me walk after you, not the things that I see, but the things that you En lead laat my me u volg, to. nie die dinge wat ek sien nie, maar die dinge waarna toe u my sal lei. I believe, Want Lord, waarlik, that ek he'll glo, lead them Here, to Jesus, dat hy hulle who we sal are lei to na see Jesus soon in vir wie his coming. ons spoedig in sy koms behoort te sien. If they've been all mixed up and their minds so As hulle confused, heeltemal may deur they mekaar was look en hulle back verstand and so take the verwar, reliable. mag hulle terugkyk en die betroubare neem. Jesus said, these signs shall follow them that believe. How much Jesus het more gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie reliability tekens could we volg. place upon Hoeveel anything meer than the betroubaarheid words kan ons of in the enigiets eternal plaas Son of God? as die woorde van die ewige seun van God? Today man try to twist that around and say that was just for a certain people. God, I wouldn't Vandag want you to probeer deposit mense dit upon that. omdraai en sê dit was net vir sekere mense. God, ek sou nie enige deposito daarin wou maak nie. Laat ek my keuse maak oor wat hy sê, so spreek die Here, dit glo. As that blessed scripture says, He's the same yesterday, today, and forever. As daardie geseënde skrif sê, hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. 'n Klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek sal saam met julle wees tot aan die einde van die wêreld. And the works that I do shall you do also. Werke wat ek doen, sal julle ook doen. I am the vine, ye are the branches. And Lord, if the first Ek is die wynstok, julle is die lote. En Here, as die eerste loot wat uitgekom het, daardie wynstok 'n Pinksterloot was, gevul met die Heilige Gees, signs and wonders and fruits of the Spirit hanging on that tekens vine. en wonders en vrugte van die Gees wat aan daardie wynstok aan die loot gehang het, If the second as die tweede branch loot comes uitkom. forth, it'll have to be a Pentecostal branch. Al dit 'n Pinksterloot moet wees as dit uit dieselfde wynstok kom. Oh Lord, may men and women realize that. O Here, mag mans en vroue dit besef en terugkom na 'n ware Pinksterondervinding van gebore word uit die Heilige Gees. And believing in the supernatural En glo in die bo-natuurlike werke wat God beloof het dat sy Gees in ons midde sou doen. If such persons are in the radio land and As sulke persone in die radioland is en nie daardie ondervinding ontvang het nie, sal julle in Jesus naam julle hoofde buite in radioland buig en Jesus net nou ontvang. when he comes in the fullness Wanneer hy of his inkom in die volheid van sy krag, sal hy kom net presies soos hy gekom het op die Pinksterdag. Daar sal nie een ding verskillend wees nie. An enthusiasm that'll burn your heart.
'n entoesiasme wat jou hart sal brand, wat jou so gelukkig en vol vreugde sal maak, totdat jy sal stare asof jy vol sterk drank was. For the scripture has said, be not drunk upon strong drinks, which biteth like an adder. Want die skrif sê, moenie dronk word van sterk drank wat byt soos 'n adder en steek soos 'n slang nie, maar word dronk van die Gees. Radio friends, if you haven't received that, listen to me. Radio tonight, vriende, your as julle brother. dit nie ontvang het nie, luister na my vanaand as julle broer. Please. Ek het julle lief, asseblief vind vir julle 'n klein geheime plekkie net nou. Many of you find church members out there that belong to Baie van julle different goeie churches. kerklidmate I'm not daar speaking buite against wat your aan church, my verskillende dear friend. kerk behoort. Ek praat nie teen jou kerk nie, my dierbare vriend. I'm not Ek's nie against teen any enige denominasie nie. Nee. No Protestant, Catholic, or Jew, or what more. Protestant, Katholiek of Jood of wat nog Jehovah getuie of Christen wetenskap, wat jy ook al mag wees, dit maak nie saak vir my nie. Ek dink nie dit maak saak vir God nie. Die ding daarvan is of jy wedergebore is. Of jy die Heilige Gees ontvang het, dan is jy kinders van God. Ontvang dit vanaand, sal jy nie? We're going to pray just in a moment. Ons gaan net binne 'n oomblik vir julle daar buite bid vir die siekes ook. Maar eers praat ons van die siel. Now, I turn to this audience here. Hundreds are sitting Nou ek in draai na the hierdie Angelus gehoor Temple tonight, hier sit honderde in die looking across Angelus your Tempel vanaand. seeing. Deur hier oor te kyk en die meerderheid van julle te sien. Julle hare wit grys. Julle gaan nou terug, maar maak nie But saak. there's some young people here. Daar's 'n paar lots of jong them. mense hier, baie van hulle. Julle het geen sekerheid dat julle in die oggend gaan lewe nie. Hierdie mag die laaste keer wees dat julle ook die geleentheid het om julle besluit te Make maak. it now. Maak dit nou, sal julle nie. And all that's in here that has En almal wat hier binne is wat nog received nooit this hierdie great groot seën blessing van die of the Heilige Holy Gees Spirit ontvang het nie. and would En my gebede desire sou wou hê my vir julle om prayers dit for te you to ontvang. receive it. Sal julle You julle hold hande up your ophou hands all reg over oor the die Angelus Angelus Temple. Tempel. It has not received the Holy Spirit. God bless you out Want nie die there. Heilige Gees ontvang het nie. God seën hulle daar buite reg deur bo in die balkonne bo. God seën hulle daarbo. Ek vertrou dat hierdie die aand sal wees wat julle dit sal ontvang. Jy mag vir my sê, broer Brennan, beteken dit enigiets wanneer ek my hand opsteek? Certainly. You're making the Sekerlik, jy decision. maak 'n besluit. You've Jy made het jou your first eerste step tree towards soontoe gegee. And you out in Radio Land, En julle I don't buite care where you in are. Radioland, ek gee nie om waar julle is nie, beweeg oor, klim met jou motor uit, trek van die pad af, kniel, buig jou hoof oor die stuurwiel op 'n manier. Mother, quit washing the dishes there. And if the party's all Moeder hou listening op om in, die skottelgoed and te you're was of talking, en making as die sandwiches, partytjie lay it almal down. inluister en julle Somebody praat in en the maak room. toe broodjies, los dit. Kneel Iemand in die and kamer start kniel en begin bid. Leave the rest of them, they'll follow you. Dad, Lei if die you're res van sitting hulle, there hulle sal jou volg. drunk tonight, Pa, as jy al dronk daar staan vanaand, jou arme vroutjie wat in die hoek sit en huil, saam met die kindertjies, aren't you skaam ashamed jy of jou nie. yourself? Dad, do you know you may not be here in the morning? Pa, weet jy mag nie hier wees in die oggend nie. Ek voel jammer vir jou, my vader het gedrink. Ek weet hoe om te simpatiseer met 'n familie wat daardeur moet gaan. Nou miskien is dit die moeder wat drink. Wat dit ook al is, sit dit nou op sy, sal julle nie. En kom net nou na Christus. Jy sê, o, broer Branham, ek het dit baie keer probeer. Maar wag, jy het nog nooit ten volle besluit nie. Jy mag net onder 'n bietjie emosie van een of ander soort gewees het. Maar as jy regtig jou besluit maak en 'n besluit neem, gaan Christus jou ontvang. En julle in die hospitale daar buite en in siekbeddens wat nie in staat is om vanaand hier te wees by die gebedsry en die onderskeiding en die dinge wat die Here gaan doen nie. Wens julle was hier, want ek glo dat God 'n groot ding gaan doen. Ek wil hê julle moet onthou, in Radioland môremiddag is die lewensverhaal om 2:30. Probeer asseblief om hier te wees. Bring sonders almal, bring 'n sonder saam met julle môre na daardie spesiale diens toe. Môre aand is die afsluiting van die genesingsdiens. Gewoonlik meer genees dan tyd, want dis die afwagting. Nou almal in die gebou hier en buite in Radioland, terwyl ons net 'n paar minute oor het in radiotyd, sal jy nou jou besluit maak in jou eie hart dat jy van hierdie aand af, hierdie einste uur, hierdie tyd, elke stukkie ongeloof gaan uitverkoop. Jy al die dinge van die wêreld gaan uitverkoop, dit tersyde stel. Die skrif het gesê, aangesien ons omring word deur 'n groot wolk van getuies,
Hebreërs die 11de hoofstuk, die geloofstryders van die Bybel. Laat ons elke las af lê en sonde wat ons so maklik omring, dat ons met geduld die wedloop kan loop wat voor ons lê met die oog op die leidsman en volëinder van ons geloof. Here Jesus, sy goedheid en genade, sagmoedigheid, en na 2000 jaar hier steeds lewendig vanaand, homself lewendig wys. En nou laat ons almal bid, en julle hier in die tempel vanaand, buig julle hoofde terwyl ons oorgaan tot gebed. As ons susters sal wat oorbeweeg na die orgel, net vir hierdie spesiale geleentheid. Ek wil hê jy moet speel as jy sal. Ek kom, Here, as jy sal. Ek nou besluit, maak nog gereed vir gebed en ek sal saam met julle bid en ons sal almal saam bid en ek is seker die Here gaan antwoord. Mag 'n goeie tyd wees vir julle mense in hierdie stoele voor die gebedsry begin. Begin julle nou julle besluit neem dat julle genesing net nou gaan aanvaar terwyl ons hoofde buig. Here, mag hierdie lied wat nou gespeel word, ek kom, Here, kom nou na U toe. Wash me, cleanse me. Grant it, Lord. Was my, reinig my, skenk dit, Here. Daar buite in Radioland, Here, mag diegene wat die diensknegt se stem van hierdie boodskap gehoorsaam het. Van 'n ryk koning wat ewige lewe het, die grootste skat wat gegee kon word. That to accept the message, they would never perish. Wat hiermee bedoel dat om die boodskap te aanvaar, hulle nooit sou vergaan nie, maar ewige lewe vir altyd sou hê. Want ons Here het gesê, hy wat my hoor en glo in hom wat my gestuur het ewige lewe. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nou Here, miskien baie mense wat mislei is in hulle geloof. Ons besef dat U Abraham krediet gegee het. En hy geregverdig is deur geloof, deur in U te glo. En dis al wat die man kon doen, was om te glo, maar U het sy geloof bevestig deur hom die seël van die besnydenis te gee. En Vader, mag baie in die land vanaand wat sê dat hulle in U geglo het, maar U het gesê as hulle glo, hulle sou wees die Heilige Gees die seël van besnydenis van die hart sou ontvang, dat God ingekom het met sy woord. En die hart besny het en vir homself 'n woonplek gemaak het waar hy hulle kon beheer in hulle geloof, om hulle te laat glo vir hulle siektes en hulle kwale. Kenk Here dat almal wat vanaand daar buite inluister wat 'n gesindheid in hulle hart het om hierdie besluit vir U te maak, mag hulle Christus net nou in hulle harte ontvang. En mag hulle na die Angelus tempel toe kom en ons daarvan vertel dat hulle Christus as hulle persoonlike verlosser ontvang het en dan gedoop word in die gemeenskap van een of ander goeie kerk. Skenk dit, Here. En aan die siekes en die beproefdes wat in die hospitaal is om in te luister, in die huise of in die motors of oor die land, waar dit ook al mag wees, mag dieselfde Heilige Gees wat Rebekka uitgelei het om die boodskap te ontvang, mag hulle besef, dis dieselfde Heilige Gees wat hulle gelei het om op hierdie stasie in te skakel vanaand, en mag hulle genees word van al hulle siektes en kwale. Skenk dit, Vader. En almal wat hier in goddelike teenwoordigheid is, mag U hulle harte vul met die Heilige Gees en elke persoon genees wat nou in goddelike teenwoordigheid is. Grant it, Lord, for we commit it to Thee in the name of Thy Son, the Lord Jesus. Kenk dit, Here, want ons gee dit oor aan U in die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen. Let us sing that one verse of that song. Laat ons daardie een vers van daardie lied sing as jy sal, ek kom, Here. Sal jy, Billy, sal jy hier na toe kom en my help om hierdie lied te lei as jy sal. En in Radioland, in die vertroue dat jy nou daardie groot besluit geneem het vir die Here Jesus, dat jy voel dat jy genees is van jou siekte en jou sondes onder die bloed is. May the Lord God bless you as we sing this song.
All right. Ag die Here God, julle seën soos ons hierdie lied sing. Goed. Coming, Lord, coming now to Thee. Wash me, cleanse me in Thy blood that flow on Calvary. Laat ons nou ons hande opsteek hier in die tempel terwyl ons sing. I'm coming now to Thee. Wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary. How many here now has made up your mind that from this night henceforth? Hoeveel hier het nou julle besluit gemaak dat van vanaand af jy gaan vashou aan God se onveranderlike hand totdat jy ontvang waarvoor jy gevra het. God seën julle. Ek glo jy sal vanaand uit hierdie gebou gaan met waarvoor jy ook al vra, dit sal joune wees. Nou is dit tyd om die gebedsred te roep. Hierdie groep van Angelus Temple saam met my na Australië, kyk wat gebeur of in Siam of iewers oor see. Ons sien teenwoordig sit vanaand broer Julius Stadscliffe, kaptein Stadscliffe van Bairstow, kapelaan in Verenigde State Weermag. Now, from 50 to 60 stand, while they're Brother Stadscliffe was with me Broer Stadscliffe wat saam met my in Afrika en was daar by Durban die dag toe 30,000 heidene Jesus op een slag as persoonlike verlosser ontvang het. Waar is hy, kapelaan? Is hy hier? Hier is hy staan. Sal jy 'n oomblik op jou voete staan? Ja, broer Stadscliffe was 'n getuie daarvan daar. Hy het die boek geskryf, 'n profeet besoek Afrika. Do you realize that was 10 times bigger than Pentecost? Sê vir julle, dit was 10 keer groter as Pinkster. 10 keer groter as Pinkster. 30,000 kompers inboorlinge het Jesus as persoonlike verlosser ontvang. Het hulle ou afgoedjies gebreek wat hulle gedra het op die grond. Dr. Baxter het my gesê broer Branham, ek dink hulle het fisiese genesing bedoel. Hulle het nie bedoel om Christus te ontvang nie, gesê jy beter dit weer laat deurgaan. Ek sê ek het nie bedoel vir fisiese genesing nie. Ek sal later vir julle bid. Ek bedoel diegene wat Christus as persoonlike verlosser wil ontvang. As julle regtig opreg is, breek julle afgode op die grond. Dit was soos 'n stofstorm. sien? Die evangelie is wat die aandag van die mense trek. Maar natuurlik, ons Amerikaners, ons is te intellektueel om dit te glo, julle weet, so dis iets oudtyds. Hulle kry dit waar ons dit los, dit. Goed, enige plek van 50 tot 75, neem nou julle plek in. Yes, van 50 tot 75, kry jou plek agter in die ry daar oorkant, as jy sal, miskien kan jy omgaan. Glo ek, dink julle miskien dit sal beter wees om die deur oop te maak en hulle te laat afkom nie? Of kom reg hierdeur, sê Broer Mike, om reguit af te kom na hierdie kant toe en jou posisie te kry. Oh, how happy I am to know that people still have faith in God. Hoe bly is ek om te weet dat mense steeds geloof het in God. Ek sou nie my geloof in God verruil as iets my sou beloof. Dat ek 10,000 jaar hier op aarde kan lewe en die hele aarde in my hande kan hê en doen wat ek wou. Nie. Ek sou dit bord wegweier om Jesus Christus as my persoonlike verlosser te ontvang. He's been my life. He's been my hopes. Dus hy was my lewe, hy was my hoop, hy is as die einde van die wêreld wanneer Jesus kom. En ek bedoel dit, ek sê dit nie net omdat ek voor julle is nie. Op daardie dag as ek voor hom opstap en hy sê, jy verdien nie om na my hemel toe te kom nie, sal ek sê, dit is waar, Here, ek verdien dit nie. En as hy my weer, sal ek hom steeds lief hê waar ek ook al is, ek het hom lief. Iets het met my gebeur omtrent 32 jaar gelede en Christus het in my hart ingekom en dit was die grootste ding. Ek dink ons is nou by die 75, Broer Mike, 75 tot 100, neem julle nou julle plek in daar oorkant. Dis nou almal met gebedskaartjies, yes. Neem jou posisie daar buite in die ry,
75 tot 100. Goed, binnekort sal die ry wees. Ry is nou amper al die pad om die tempel wat uitgaan in die buitenste, voor of uit in die paadjies buite die gebedsry wat gevorm word. En Radioland, ek wens julle kon dit sien, om mense te sien kom met die groot verwagtinge uitgedruk op hulle gesigte. Party van hulle kom en dink miskien, wel ek het 'n lang tyd gelei, maar hierdie is my aan. Maak my besluit vir Christus, ek kom nou om hom te glo as my geneeser, soos ek het as my verlosser. Môre aan, soos ek sê, sal die afsluiting van hierdie diens wees. En ek sou julle graag in die Radioland wou sien, baie van julle sekerlik. Daardie kerel die keer vir wie hulle gehuur het om op te kom en my te hipnotiseer, daar in die ry gesit het soos daardie. Hulle het hom in hierdie weermagkampe gehad om hierdie soldate te hipnotiseer en hulle te laat blaf soos honde. En optree, hulle weet hoe hulle sou maak net onder hypnotisme. Hierdie kerel het opgekom, die duiwel het hom so toe gestuur, sou my hipnotiseer op die platform. Julle onthou toe dit gebeur het, Montreal. En toe hy dit gedoen het, het ek daardie bose gees gevoel en omgedraai. Ek het gesê, waarom het die duiwel dit in jou hart gesit? Hy het baie snaaks my gekyk, sy kop laat sak. Ek het gesê, probeer jy 'n diensknegt van die Here hypnotiseer? Hy het gedink dit was 'n telepathy. En ek het gesê, omdat jy dit gedoen het, sal God jou oordeel daarvoor. Jy sal dit sien. Hulle het hom verlam daar uitgedra en hy is vandag nog verlam. Ons speel nie nou kerk nie, onthou dit. Onthou die dae toe iemand probeer het om uit te gaan en probeer het om 'n bose gees uit te dryf in die dae van Paulus. Weet hulle wat het met hom gebeur? 'n Epileptiese geval, en dit het op hulle gekom. Sekerlik. So nou, julle in die gebedsry, ek gaan nie onderskeiding hê in die gebedsry nie, ek gaan net vir julle bid. Die hele week lank was onderskeiding deur die diens hier met mense wat net vergader het. Maar vanaand is dit net bid, behalwe as die Here my sal stop om iets vir iemand te sê. Maar nou, hoeveel is in die gebou vanaand wat nog nooit tevore een van ons dienste gesien het nie? Laat ons jou hande sien. Dis 'n goeie ding dat almal nie dieselfde aand na Angelus tempel toe kom nie. Hulle sou opgestapel gewees het oor kan in die park, net amper 'n nuwe skare elke aand. Dat julle mag weet, Jesus Christus het nie aanspraak gemaak om 'n geneeser te wees nie, en hy het gesê, ek doen niks voor die Vader my wys nie. Maar hy het die mense geken, hy het vir hulle gesê wie hulle was, wat hulle name was. Hoeveel van julle nuwelinge glo dit? Vir Filippus gesê op Nathanael, waar Filippus hom gevind het onder 'n boom besig om te bid, vir hom gesê wat hy was. Vir Peter gesê wat sy naam was, en hierdeur het hulle geglo hy was die Messias. Dit was die teken van die Messias. En toe hy oorgegaan het na die Samaritane, sien hy het nooit na die heidene toe gegaan nie. En hy het ook nie sy disippels opdrag gegee om dit te doen nie. Hy het gesê, moenie na die heidene toe gaan nie, gaan liewer na die verlore skape van Israel toe. Maar die Samaritane het gesoek na die koms van die Messias. Hoeveel weet dat dit waar is? Sê amen. Wel dan, as hulle gesoek het, moes hy homself bekend maak. Hy het na Samaria toe gegaan, hy het 'n vrou gevind en sy het in die oorspel gelewe. En hy het vir haar gesê, gaan haal jou man en kom hier na toe. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Sy sê, dis reg, jy het 5 en die een saam met wie jy lewe, nie jou man nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou luister na daardie vrou se stem. Ons weet, sy het gesê, ek sien dat u 'n profeet is. Maar ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy ons al hierdie dinge vertel. Hoeveel weet dis die skrif, Johannes 4, sê amen. Dit was die teken van die Messias. Sy kon nie verstaan wie hy was nie. Sy het gesê, hy moet 'n profeet wees. Maar hoeveel weet dat die Messias die God-profeet moes wees? Sê amen. Sekerlik, as jy ooit die Bybel gelees het, Moses het gesê, die Here julle God sal 'n profeet oprig, soos wat ek is. Dit sal gebeur dat wie ook al nie wil luister nie. Dis waarom hulle daarna gesoek het. Dis waarom die ware Jood hom geglo het, toe hy die teken van die profeet gedoen het. Die ongelowige Jood, die klassieke tipe, hulle het gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller, Beelzebub. En enige iemand weet dat fortuin vertel van die duiwel is, dis reg. Dis 'n verdraaide gees en gesê, hy's 'n Beelzebub. Jesus het gesê, dit sou godlastering van die Heilige Gees wees. Om een woord in die Heilige Gees te spreek, sou godlastering wees. Sou nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat kom nie. Hoeveel van julle mense in hierdie gebedsry is vreemdelinge vir my en buite in die gehoor? Steek julle hande op, julle weet, ek weet niks van julle af nie, wat vreemdeling is. Hierdie eerste vrou die heel pad af in die ry, vreemdelinge. Wel dan as die Here,
Kom vir 'n oomblik hier na toe, dames, staan net daar by daardie mikrofoon sommer net daar. Nou ek wil hê jy moet net 'n oomblik na my kyk. Is dit ons eerste ontmoeting ooit? As dit is, steek net jou hand op sodat die sigbare gehoor kan sien. En die radio honderde en honderde hier is getuienis van die vrou, jong vrou met haar hand op. Ons het nog nooit tevore ontmoet nie. Hier is God se Bybel, ek ken u nie, miskien ken jy my nie. Nou as hierdie nie 'n volmaakte prentjie van Johannes 4 is nie, 'n man en 'n vrou wat vir hulle eerste keer ontmoet. Nou as ek jou nie ken nie en jy ken my nie, dan is die Heilige Gees, daar's iets waarvoor jy hier is. Ek weet nie wat dit is nie. Mag siekte wees, mag nie siekte wees nie. Mag finansiëel wees. Dit mag vir iemand anders wees. Ek weet nie, maar as die Here aan my sal openbaar waarvoor jy hier is, sal jy glo dat dit die Gees is wat beloof is in die laaste dae om op die heidense kerk te kom, net voor die vernietiging. Soos Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Sodom, toe daar dieselfde teken gedoen is. Sou jy dit glo? Hoeveel in sigbare gehoor sou dit glo as albei van ons met ons hande voor God, ons nie mekaar ken nie, net sodat julle in die ry daaronder ook mag weet. Nou staan net waar jy is, net om 'n oomblik met jou te praat, om die Gees van die Here te kry, om ons te salf. Nou sê sy vrou, ek's 'n man, sy mag 'n sondaar wees, sy mag nie, sy mag 'n kritikus wees. But the Lord does know, He can reveal it to me. And then it'll be up to you what you think about it. Ek weet nie, maar die Here weet wel, hy kan dit aan my openbaar. En dan sal dit van julle afhang wat julle daarvan dink. Daar is skynbaar meer geloof in die gehoor as wat daar in die ry hier is. Net wanneer jy die salwing. Hoeveel het al ooit die foto van daardie engel van die Here gesien? Kom ons sien die hande op. Natuurlik, sekerlik, dit is opgespoor. Dis in godsdienstkunstesaal in Washington DC met kopiereg die enigste bonatuurlike wese wat ooit wetenskaplik bewys is wat gefotografeer is. Daardie foto wat julle sien van die engel van die Here voor God, voor wie ek staan, dit is nie 2 voet van waar ek nou is nie. Dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het. Dit het vlees geword en onder ons gewoon, dat het hierdie soort tekens gedoen. Hy het gesê, ek kom van God op die vuurkolom, ek gaan terug na God. Op die pad in Damascus het Paulus hom ontmoet, hy was neergevel, 'n groot lig wat sy oë verblind het, wat gesê het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u? Hy het gesê, ek's Jesus. En hier is hy met sy foto geneem onder ons. Nou, kameras neem nie sielkunde af nie. Die meganiese oog van die kamera, daar was iets wat die lens getref het. Maak nou jou besluit as jy dit glo, as hy met hierdie jong vrou sal praat. Yes, there's her, the vision of the woman coming up. She's seriously Ja, daar's haar, die visioen van die vrou wat opkom, sy is ernstig siek. Om die waarheid te sê, sy wag vir operasie. You hear her say in Radio Land too, it's true. Jy het heel haar hoor sê in Radioland ook, dis waar. Nou hoe is dit gedoen? Hoe het ek ooit geweet? I couldn't tell you now what I said. Ek kon julle nou sê wat ek gesê het nie, dit was die Gees van Christus wat my stem gebruik het. Die Heilige Gees het uitgespreek uiting waarvan ek niks weet nie. Jy sê jy mag dit geraai het, broer Branham. Nou almal wat in die sigbare gehoor is, wat dit gehoor en dit perfek gesien het, sê Amen. Die radio gehoor, hoor dit. Nou as julle dink dit was 'n raaiskoot, ek sal met die vrou praat, sy huil. Hoekom? Ek kyk na die vrou en oral om die vrou is daar lig. Wat is dit? Vir julle wetenskaplikes wat mag luister. Dis 'n ander dimensie. Dis 'n ander wêreld. Now let's see what's taking place. Yes, I see her at a doctor. He examined her. Yes, he said an operation. Nou laat ons kyk wat gebeur het. Ja, ek sien haar by 'n dokter. Hy het haar ondersoek, ja. Hy het gesê operasie. En daardie operasie is op die vroulike kliere. Dis reg. En ek sien iets anders. Dis van jou oor. Dis jou linkeroor. Dit het 'n vergroeisel daarin en dit moet geopereer word op. Dis die dokter wat so sê. Dis so spreek die Here. Glo jy nou, suster? Glo jy hulle buite in Radioland? Ek weet jy glo. Glo jy hier buite nou sien? Dis presies wat Jesus gesê het sou plaasvind net voor die einde van die heidense tydperk. Die Messias nie ek nie, ek's 'n man. Dis sy Gees, daar is dieselfde salwing wat jy voel, dis daar dieselfde Gees wat hier praat. Dis hierdie is net 'n gawe.
Jy mag wees soos Dr. Duffeldier. Hy's 'n prediker. Wanneer hy preek, het hy daardie salwing. Julle predikers het daardie salwing. Julle mense wat in tale praat, het daardie salwing as dit regtig die Heilige Gees is wat deur julle praat sien. Dis dieselfde Gees wat net in verskillende vorms werk om te bewys dat wat die skrif sê reg is. Nou aan iemand op die radio daar buite, Paulus het gesê as julle almal in tale praat en die ongeleerdes kom in, die onbekeerdes sal hulle sê julle is almal mal. Maar as ene profeet sal wees, profeteer en die dinge van die hart openbaar, dan sal hulle neerval sê, waarlik God is met julle. Nou julle kritiseer die Pinkster praat in tale, nou wat hiervan? Maak jou besluit vanaand. Kom na hom toe en glo. Laat ons nou bid vir hierdie vrou en dan die res van julle in die ry as die Heilige Gees definitief met my sou praat, vir iets sal ek stop by julle. Indien nie, hoeveel van julle as hy nie nog een woord sê nie, maar net aangaan, gaan julle nog steeds glo dat Jesus Christus julle gesond gemaak het deur sy versoening. Nie omdat Broer Branham vir jou gebid het nie omdat ons hande op jou lê nie, maar omdat dit sy belofte is. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Gaan julle dit glo, steek julle hande op as julle gaan daar langs. Almal buite in die gehoor glo nou. Julle het julle besluit gemaak, dis afgewandel. Julle glo dit, goed. Die Here seën in hierdie groot groep hier in die sigbare gehoor en ook die onsigbare gehoor totdat ons van die lig afgaan. Ek het gedink ons sou afgaan om 9:30 soos gewoonlik, maar ek sien die lig steeds aan en ons is op die lig. So wees julle oral in gebed soos ons hierdie mense in die ry laat verbygaan en vir hulle bid. Come, sister dear. Great Holy Spirit, who has revealed this woman's conditions or her heart, whatever it might have been, I pray that you'll grant to her her desire in Jesus Christ's name. Amen. Bless you. Bless the Lord. Go believing. Thank you, Father. Now here's a woman coming. Hier kom 'n vrou uit Kernen, nie sy se geklede vrou, maar sodat julle kan weet dat die Heilige Gees steeds hier is. Nadat hy gepraat het, die vrou gaan spoedig sterf as God haar nie help nie, want sy is 'n skadu met 'n donker skadu van kanker, die dood tref die vrou. Glo jy dat God jou daarvan sal genees, dame? Kom net hier. O Here, ek bid vir hierdie vrou, net U kan haar genees in hierdie groot kerk van die lewende God. Buite oor die land wat in gebed is, laat ons suster lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Moenie twyfel nie, glo. Net toevallig die volgende vrou wat kom, word op dieselfde manier geskadu. Jy het kanker, as jy nou sal glo dat God jou sal genees, kom nou. En moet glad nie twyfel nie, maar glo dat jy genees gaan word. En Here, ek bid dat U dit vir haar sal skenk en dat sy genees sal word. In Jesus Christus naam. Amen. Nie twyfel nie en dit sal raak, jou hart sal gesond gemaak word en jy sal reg wees. As jy sal glo, julle wat kom, die artritis sal jou verlaat en jy sal gaan en gesond wees. Glo jy dit? In die naam van die Here Jesus, skenk die genesing van hierdie vrou. Amen. Now come, sister. You believe that God can make you well? Come and let us pray. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. All right. As ek nie 'n woord vir jou sê nie, jy weet dat ek weet wat verkeerd is met jou. Jy is bewus daarvan. Maar as ek nie 'n woord vir jou sê nie, glo jy jou rug sal. Glo jy sal in elk geval gesond word. Goed, gaan maar. Ek het dit in elk geval gesê. Sien, God seën jou en word genees. Amen. You believe you could go eat now and your stomach will be all right and you'll be well? All right, go get Glo your jy kan nou gaan eet en jou maag sal reg wees en jy sal gesond wees. Goed, gaan kry vir jou hamburger en eet dit dan en geniet dit in die naam van die Here Jesus. Nou, bid vir my hier, julle nie gehoor, daardie visioene is, ek kan nie van hulle af wegkom nie om te doen, sal ek die ry moet stop net binne 'n minuut, julle sien, so dis net visioene wat die hele tyd breek, so bly net bid dat God my hier sal laat staan. Visioene maak jou swak, hoeveel verstaan dit, sê amen. Onthou julle die vrou wat sy kleed aangeraak het, een vrou het sy kleed aangeraak en hy het omgedraai gesê, wie het my aangeraak? Hy het rondgekyk totdat hy die vrou gevind het en hy het haar vertel van haar bloedvloeiing het, haar geloof het haar genees. Nou as een visioen die seun van God swak gemaak het, wat sou dit doen aan my, 'n sondaar gered uit genade? As net een manier wat ek hier kan staan, dit is omdat hy beloof het, die werke wat ek doen sal hulle ook meer as dit sal julle doen. Ek weet koning James is groter, maar hy kan nie groter wees nie. Dis net meer daarvan sien, wanneer hy die dooies opgewek, die natuur gestop, alles sal doen. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Lord, I pray that you'll heal our brother and make him well through Jesus' name. Amen. All right, come sister. Kom suster, daar is dit weer, tref net sodra sy beweeg. Nou kyk, as jy dink, kyk hier, glo jy God kan daardie gewas genees en jou gesond maak? Goed, gaan gelowig.
Here, in die naam van Jesus Christus mag sy genees word. Hier is dit weer, sien, kan julle daar lig sien, kyk hier, sien, hier tussen my en die vrou, nou die vrou, ek sien haar terugtreë van die tafel af, sien, dis mag probleme, sien, dis hoe ek weet, dis reg, is dit nie dame, dit is reg, gaan eet nou, dat het jou verlaat, die skaduwees het van jou af weggegaan, en net geloof. Now come believing with all your heart. Lord Jesus, I pray for the woman that you will heal her in the name of Jesus Christ. Grant it, Lord. Come, sister. In the name of the Lord Jesus Christ, we lay hands upon her with this great ransom church of God by the thousands of praying. She must be healed. Amen. Come. Kom, bid nou hierdie vrou hier, sien, dis weer net hier, sien. Glo jy die haar probleme gaan jou verlaat en jy gaan gesond gemaak word? Here, in Jesus naam genees haar, maak haar gesond. Sien wat dit is, dis eintlik nie wat dit is, sien, dis net 'n senuwee toestand wat daardie fladders veroorsaak. Hoofsaaklik nadat jy geëet het, is dit erger as ooit. Jy noem dit so hartprobleme, maar na 'n regte senuwee toestand. Gaan glo nou en hy sal, daardie gefladder sal jou nie seermaak nie. Goed. Lord Jesus, I pray that you will heal the man in the name of Jesus Christ. Amen. Come, sir. Kom meneer, kom broer, glo jy nou, gaan eet dan jou aandete, dis nou alles verby. Die maagprobleem is van jou af weg. Glo nou. Oh, Chinese? Japanese? O, Chinees, Japanees, goed. Jou mense voor jou miskien uit Boeddha begin aanbid, maar doen. Jy's Christen, glo in Christus, dis reg. Wanneer ek het jou geesgevoel sien dat jy welkom is. Is geskade tot die dood, jy besef dit, maar met daardie kanker. Maar glo jy dat Jesus jou sal genees en dan sal jy die boodskap na julle Japaneese mense toeneem. Ek beoog om julle land spoedig te besoek. God seën jou. Kom hier, laat ek vir jou bid. O Here, skepper van hemel en aarde, seën hierdie vrou en genees haar in die naam van Jesus Christus tot u eer. Amen. God seën jou, suster. Come now, believe him. Oh Lord, I pray for our sister that you'll heal her and make her well in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my brother. Oh Father God, in the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Amen. All right, come, my brother. In the name of the Lord Jesus Christ, may our brother be healed. Amen. Now come believe. Sien dit, dis een of ander iets daaraan, as jy nie iets vir die mense sê nie, dit lyk asof hulle nie daarop reageer nie, moenie daarna kyk nie, elkeen, dit genees jou nie, glo net dat jy genees is. Nou kyk net hier die vrou, nou is hierdie die volgende persoon goed. Ons is vreemd, die mense kan sien dat jy 'n skildklierplek daar op jou keel het. Nou, hulle kan dit sien, maar andersins lyk jy gesond. Nou, ek sien op die Here aan my sal openbaar wat verkeerd is. Ja, 'n vroulike probleem, dis waarvoor jy hier is om oor gebid te word. Is 'n vroulike probleem, dis reg. Nou gaan en glo en word genees in die naam van Jesus Christus. Sien, dis, jy kan dit doen, maar dit verswak my. Lady, come here now, let's pray. Lord God, in the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. Come, sister. Be praying all you church out everywhere. In the name of Jesus Christ, heal our sister. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, heal our sister. Father God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. Amen. In the name of Jesus Christ, Father, I lay my hands upon brother. You said these signs shall follow them that believe. Amen. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, may our sister be healed. Father, it is written, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. This I do in the name of Jesus Christ. Amen. Now don't get scared. See? Nou, moenie bang word nie, sien. Jy is bang vir 'n hartaanval, sien. Maar moenie daaroor bekommer wees nie, jy gaan nie een hê nie. God seën jou. Father God, Vader God, in die naam van Jesus Christus, genees ons suster. Amen. Die rede waarom dit gesê het vir beide sigbare en onsigbare gehoor, is omdat die vrou bang was sy gaan sterf, sien, sy was. come. You're a healthy looking man. Goed, kom, jy is 'n gesonde man, maar jy het 'n operasie nodig, 'n gewas. Glo jy God sal jou genees? Goed. Gaan dan en word genees in die naam van Jesus Christus. Father God, in the name of Jesus Christ, heal our sister. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, heal this our brother. Amen. You believe God will heal you, my little brother? Oh God, in the name of Jesus Christ, grant the healing, my brother. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, heal this, my brother. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. Amen.
Lyk net asof hulle moet. Wat dink julle almal dat ons net môre aan 'n paar net deur die ry van direkte onderskeiding wat gaan? So julle moet dit liewer so wees sien op die, sal julle meer van hierdie soort ry hou waar hulle almal deurkom? Ek laat op van watter een julle die meeste hou. Die almal wat deurkom. Goed, dis goed. Maak dan so, kom op om dit te glo. Sien, die Here is hier, die Here doen hierdie dinge. God kan dit gee. Jy het 'n lang pad hiervoor gekom, het nie, suster. Glo jy dat hy jou sal gesond maak? Nou enigemand kan sien, daar's 'n vergroeisel daar in jou oë, dis waar. Maar ek sien jy kom van 'n lang afstand af. Dis nie van die stad hier nie, nee. Glo jy God kan vir my sê waar jy vandaan kom? Ver weg omtrent 1500 myl omtrent Montana. Dis net omtrent waar jy het van Montana afgekom. Dis reg, dis 'n kanker. Jy het 'n operasie gehad en dit niks gehelp nie. En jy het al hierdie gery of al die pad hiernatoe gekom sodat ek vir jou kan bid. Dis so spreek die Here, as dit reg is, steek jou hand op. Ons is totale vreemdelinge vir mekaar, dis waar. Hierdie is ons eerste ontmoetingstyd. Sekerlik sal God gebed vir jou beantwoord. Kom nou hiernatoe, laat ek vir jou bid. As die radio gehoor inluister, hierdie vrou, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy het net hiernatoe gekom en ek het 'n oomblik by haar gestop, want sy het lyk soos iets reg tussen haar oë. En die Heilige Gees het pas hierdie dinge openbaar. Ek ken nie die dame nie, haar nog nooit in my lewe gesien nie. Hierdie is ons eerste ontmoeting. Is dit nie reg nie, dame? Dis reg. Sê dit sodat die gehoor die radio sien. Ons is op die radio. Dis reg. Het jy die Here lief? Nou gaan ons God vra om dit te verwyder. Hemelse Vader, vervloek is hierdie vyand. Satan, jy het weggekruip vir die dokter, maar hy kan nie wegkruip vir God nie. Kom daaruit in die naam van Jesus Christus. Mag jy die vrou verlaat. Amen. Nou gaan verheug wees gesond. Skryf vir my jou getuienis en gee dit vir my. Goed, die kleintjies kom reguit hiernatoe. Here, oor die kleintjies staan daar geskryf, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Nou as u hier was, sou u u hande op hulle lê, hulle sou gesond gewees het. Kosbare liggaam sit in die regterhand van God Almagtig vanaand in die hemel. U het die Heilige Gees afgestuur om die werk voor te sit. Ek lê my hande op hulle in die naam van Jesus Christus. Amen. And to this sister, in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you now. Go believing. All right, come, sir. In the name of Jesus Christ, I pray for my brother. Amen. Come, my brother. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for him, for his healing. Amen. Bless you, sir. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for his healing. Amen. O Lord, heal this man as he passes by. May he not passes by me, but under the cross of Christ, may he be healed. Amen. Come, my sister. Father, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed as she passes under the cross. Amen. Lord, as this woman come, may her decision be that she has made up her mind now. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. See how people, En hoe mense, as daar niks vir hulle gesê word nie, hoe gaan ek my bediening gebruik sien? Die manier wat die Here vir my gesê het, was om net die een te neem en met hulle te praat en so voort en die res van hulle te laat glo sien en net 'n gemeentegebed te hê. Maar sien julle hoe dit gaan? Nou hier, net sodat julle weet dat die Heilige Gees, ek en hierdie vrou, jy is die volgende persoon in die ry. Hier is ons vreemdelinge vir mekaar. Jesus Christus ken ons albei. Glo jy dit? As God in my sal openbaar wat jou probleem is, jy lyk soos 'n gesonde vrou, maar as jy sodat die gehoor sal sien, ons het nog nooit ontmoet nie. Hierdie is ons eerste ontmoetingstyd. Is dit reg? As dit is, steek net jou hand op sodat die mense sien. Goed. En nou, ek het net so min van 'n idee waarvoor jy daar is as niks. Maar as die Heilige Gees aan my sal openbaar waarvoor jy daar is, sal jy dit aanvaar as van Christus? Een ding is jou oë, dan 'n vergroeisel op die kop. Dis reg. Agter jou hare daar. Kan dit nie sigbaar sien nie, maar dis onder jou hare. That's right. That's true.
Ja, dis reg, dis waar. Jy is nie van hierdie stad nie, jy is van Long Beach. Glo jy God kan vir my sê wie jy is? Mevrou Weeks, dis presies reg. Goed. Gaan nou huis toe en glo. Dieselfde God wat geweet het wie Petrus was, weet wie jy is. Goed. Kom ons bid. O Here, in die naam van Jesus Christus genees ons suster. Glo julle met julle hele hart, nou bid nou vir hierdie mense. In the name of the Lord Jesus, heal, Lord. Come, sister dear. Come believing that you're going to be healed. Father God, as she passes under the cross, may the God of heaven heal her body. Amen. Come, sister. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. Now come believing, rejoicing, see. In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Come, brother. In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. God bless you. That's the way to be. That's the way to be healed. Father, in the name of the Lord Jesus, may our sister be healed. Amen. Father God, I lay hands on my brother. In the name of Jesus Christ, may he be healed. Amen. God, I pray for our sister that you'll heal her. In the name of Jesus Christ. Amen. God, see this poor man. God sien hierdie arme man kom met verlamming. Mag hy genees word soos ons hom seën. In die naam van Jesus Christus. Amen. God bless our sister as she comes for her healing. In the name of Jesus Christ. Amen. I remember, I'm not a healer. I just pray for the sick. God answers prayer. Lord, in the name of Jesus Christ, make our sister well. Amen. If thou canst Jy kan glo, sal daardie ou senuweeagtigheid jou verlaat. Glo jy dit goed? Gaan maar en juig. Amen. Lord, answer prayer as I pray for our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my sister. Father God, in the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Father God, in the name of Jesus, thy Son, I ask for healing for my sister. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, I ask for the healing of my sister. Father God, I ask in the name of Jesus Christ for her healings. Amen. Come, sister. You believe? Kom suster, glo jy? Ek sien jy was 'n gelowige toe jy hiernatoe gekom het. Jy het jou voor- en teëspoed in die lewe gehad, wil groter wandel hê, nader wandel, maar jy maak gereed vir hierdie operasie nou. You believe God will heal you? Glo jy God sal jou genees, die gewas uithaal uit die baarmoeder en jou gesond maak? Glo jy dit? Gaan dan en ontvang dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Oh Lord, I pray for our sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Lord, I pray for our sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Come, my brother. In the name of Jesus Christ, I pray, God, that you'll heal her. Amen. Come, sister. Lord, I lay hands on our sister in the name of Jesus Christ. I have a deaf ear. Right? You believe with all your heart now? In the name of Jesus Christ, may they leave you. Amen. Thank you. God bless this little lady, the one that is brought. In the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. Come, sister. In the name of the Lord Jesus, God bless and heal our sister. Amen. My brother, are you believing? Yeah. In the name of Jesus Christ, go and be well. God, in the name of our Lord Jesus, heal our brother. Amen. Father God, I pray for sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for the healing. That is the end of the prayer line. Dit is die einde van die gebedsroep hierdie tyd vir hierdie deel nou. Die groot genesing kom van buite af.
Ek wil hê party van julle broers wat daar aan die voorkant sit, is julle gelowiges wat daar sit? Hier bo aan die voorkant in hierdie rye hier, predikers soopers, loop hier toe en lê hand op hierdie mense, net hier, party van julle gelowiges in die gebou. That's fine. Thank you, brethren. Dis goed, dankie broers. That's good. Dis goed. Now, I want you to look how many's going to be praying for Nou ek wil hê julle moet kyk hoeveel vir julle needs gaan healing. bid. Raise Nou up hoeveel your daar hand. buite het genesing nodig. Steek jou hand op. Now, Nou elkeen wat hulle hande op het, gelowiges is, waai julle hand soos All hierdie. right? Goed. Now, you lay your hand on somebody that's waving their hand next to you. Nou lê jou hand op iemand wat hulle You'll do hand that. langs and jou believe waai. now. Don't doubt. As julle dit but sal we'll doen en nou believe. glo nie twyfel nie, maar Now, sal bow your glo. heads Nou buig everywhere julle and hoofde you oral pray en bid yourself. jouself. You pray Bid jy for vir the die person persoon next to langs you. jou. I see 2 or 3 women here's Ek got sien their 2 hands of up, 3 nobody vroue with hier their wat hulle hands hande on op them. het. Niemand Put met your hulle hands hande on op some of hulle these nie. women over here to Sit my jou left. hande op sommige Someone van lay hierdie your vroue hands. hier Don't oorkant pray aan for my yourself now. linkerkant. Pray for the Iemand next lê jou person. hande, moenie nou vir jouself bid nie, bid vir die volgende persoon. I want you to know that God answers your Ek wil hê prayer. julle moet weet dat God Now, julle as soon gebed as you beantwoord. feel Nou sodra that jy the voel dat die person persoon praying for you, wat vir jou that you're bid dat jy healed, genees I is, want you to wil ek hê jy stand moet up. opstaan. Everyone that feels that you're healed, as Maar soon wat as voel you dat jy have genees made is your sodra decision jy jou besluit and believe gemaak that you're het healed now, en glo I dat want you jy to stand nou up. genees Each is, one that believes wil ek hê jy when moet you're opstaan. healed. Elkeen wat glo wanneer hy I'm gonna genees pray is. for the Nou entire gaan ek vir audience. die hele gehoor bid. Lord God, I do not see why that every person should not be healed. Oh Lord, we believe. Here God, ek sien nie waarom elke persoon nie genees moet word nie. O Here, ons glo die boodskapper, die boodskapper is die Heilige Gees. Ons besluit is net nou gemaak. Ons glo dit. Now Satan, we come to you as to say that O you're Satan, only a ons bluff. kom na jou toe as om te sê dat jy net 'n bluf is. Jy het geen wetlike reg om hierdie mense langer vas te hou nie. Hulle is God se erfenis. Hulle is sy mense. Come out of them. In the name of Jesus Kom uit hulle uit in die Let naam the van angel Jesus of Christus. God, Laat die who's engel van present, God wat the teenwoordig great is, die pillar of groot fire vuurkolom that's wat nou hanging hier in this in hierdie building gebou now, hang, that's wat homself proved bewys himself het to be here om hier te wees before voor die the mense. people, showing the evidence of him being here. Come out. Bewys gewys het van hom wat hier is. Kom uit, Satan, in die naam van Jesus, wie lewendig is vanaand om jou die mense te laat verlaat. Now, all that accepts your healing, stand on your feet. Everyone in the building that now accepts your healing, stand on your feet. Nou almal wat julle genesing aanvaar, staan op julle voete. Almal in die gebou wat nou julle genesing aanvaar, staan op julle voete. Prys die Here. Daar is dit. Dis reg. Amen. Now let's sing, I will Nou praise kom him. ons sing, Everyone. ek sal hom prys, elkeen so hard as wat julle kan. Kom Billy, ek sal hom prys. I will praise him. Raise up your hands now. Have you made your decision? Steek nou julle hande op. Het jy jou besluit gemaak? Waai jou hand as jy jou besluit gemaak het. As jy jou besluit gemaak het, waai jou hand. Kom ons sing dit weer en lig dit nou op. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood can wash